Nou ja, hierdie week was vir my nogal 'n bietjie 'n rowwe week. Ek moes 2 begrafnisse doen, letterlik 2 dae uitmekaar het, en een was 12:00 die middag. En as jy 12:00 die middag begrafnisdiens kry, moet jy maar weet, daai hele dag is weg. Want jy kry niks anders gedoen nie. Want van die ouens daag al 10:00 daar op, en dan moet jy seker maak alles is reg. Man, so ek het baie voorbereiding gehad om te doen. Maar ons gaan aan met ons lesing. Ek het nie laasweek klaar gemaak, ek het julle 'n boekie gaan gee, hierdie G1 boekie. Het julle gekry? Okay. Ons het laasweek begin met hom, ons net die inleiding gedoen, so ons begin eintlik vanaand so 'n bietjie by die bolts en nuts van hierdie lesing. So, maar kom ons bid net saam. Ek weet nie waar is al die ander nie. Kom lyk ons so minderig vanaand. Maar nou ja, ons gaan voort met die wat hier is, en ek is baie bly julle is almal hier so, en baie dankie vir julle getrouheid, en vir julle wat ver ry, julle, ek is regtig, ek weet dit kos 'n prys, en brandstof is duur, ek weet dit, maar baie dankie dat julle so getrou is en dat julle kom. Ja, en ek net daar sien, ek kom nog iemand aan, hoor, het jy die deur gesluit? Nee. Sy nog? Okay. Nee, dan is dit reg. Ek sien is Bef en Mani. Kom ons wag maar net vir hulle dat hulle instap. So, dit was 'n redelike woelige week, maar ek is dankbaar vir wat die Here doen. Ons het nou vandag by die gemeente daai kant 'n inligtingsvergadering gehad om die pad vorentoe uit te spel. So ek sal maar op 'n stadium almal hier bymekaar maak en net vir julle sê wat aangaan. Ons gaan nou my pos daai kant adverteer. Hallo julle. Van maandag af. En dan teen die einde van die maand gaan ons beroepsvergadering hou daai kant om te sien wat die Here daar wil doen. So ons sal nou maar kyk hoe werk dit goed uit. En dan stelselmatig gaan hulle my 'n vergoeding daar sny, en dan hoop ons nou maar dat die Here hier byvoeg, dat ons die ding net gebalanseer kan kry soos 'n skaal. Dit is maar wat moet gebeur. So dit is, ons sal sien hoe dit goed gaan werk. So kom ons bly vas so in geloof, en kom ons bid regtig. Ek het Dinsdagoggend het ek hier kom oopsluit, en ons was daarom so 3 ouens wat kom bid het. So ek gaan nou Dinsdag maak ek die kerk oop. Ek gaan kom bid hier so as ouens inkom, het hulle maar net inkom en bid, en as jy klaar is, gaan jy. So ek gaan nou nie kyk wie is hier en wie is nie hier nie. Ek wil net 'n geleentheid skep, en dan bid ons suiwer vir die land. So ons moenie ons fokus verloor rondom dit nie. Ons moet een of ander tyd dalk net weer sit, en dalk moet 'n ou dit sommer op 'n oggend en 'n aand geleentheid doen, en net so 'n bietjie deur die goed werk wat ons verlede jaar deurgewerk het, dat ons net bietjie kan refresh. Want ek dink daai goeters motiveer 'n ou so, weet al daai herlewingsgeleenthede wat daar was oor die eeue, oor die jare. Dit maak iets in 'n ou se gees en hart los, jy weet. So kom ons vertrou die Here dat hy ons nog steeds gaan vat op daai pad, en met ons net sy volkome en volmaakte wil sal bereik. Okay, kom ons bid net saam, en dan gaan ek aansluit waar ons verlede week afgesluit het. So ons sal nou daarby kom. Julle gaan weet waar ek was. So kom ons bid net saam. Vader, dankie vir die grootheid en die goedheid en die ewige liefde, Here. Here, U is ons Vader in die hemel, en U is die God wat is, was en sal wees. En Here, ons staan aan die voorpunt, Here, of die vooraand van 'n nuwe era. Here, hier by ons, by hierdie gemeente, Here, by hierdie disippelskapgroep wat U, Here, 'n jaar en 'n half bymekaar gevoeg het gelede. En Here, ons is ook hier, Here, vanaand om voort te gaan en voort te bou op dit. En Here, tereg het iemand in hierdie week vir my weer eens gesê dat die enjin rondom hierdie hele bediening is die toerusting in die koninkryk van God. En Here, ek sien die impak van dit oralster in die land. En Here, ek is besig tans, U weet dit, Here, met Johan van Brits af. En ons sien die geweldige impak wat U besig is om daar te maak. En Here, ons wil ook vir hom bid dat U voor hom sal uittrek, Here, en dat U ook sy leierskap, Here, se harte sal aanraak, en hulle ook sal hulle gedagtes sal vasgryp, Here, om uit ou paradigmas uit te kom, om te weet wat die woord verklaar. En ek wil bid, Here, seën ons hier ook saam, en laat die koninkryk kom, en laat die wil geskied, Here. Ons gee aan U al die lof, al die eer, al die aanbidding, dat U vir ons 'n groot en 'n goeie en 'n genadige God is. Dankie vir U liefde. Dankie, Here, dat U met ons is. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.
Okay julle, kom ons hoor net by julle, ek dink ons het laas op bladsy 8 geëindig, as ek reg. Okay, so ons het ek net 'n bril opsit, anders dan gaan ek nonsens praat. Dis ook 'n ander lastige ding, hè. Dis 'n bril. Okay. Goed, ons het laas stil gestaan net as 'n vertrekpunt om, en julle sal onthou, ek het vir julle laas gesê ons het die struktuur is nou afgehandel. Die totale buitedop is klaar. Die struktuurgedeelte is voltooi. Maar 'n huis is nie voltooi alvorens die binneafwerking nie voltooi is nie. En aanvanklik het ek maar net in my gedagte gehad, jy weet, om die hele huisstorieetjie te gebruik, omdat die Here ons by soveel plekke vergelyk met dit. Waar ons dan sou stil staan by weet hoe om 'n huis te bou. En ek het nie regtig geweet hoe gaan die ding uitkristalliseer hier na die dak se kant toe nie, en uiteindelik toe ons nou, ek het wel die skrif gehad rondom dat hy, toe hy opgeneem is, het hy gevangenes gevange geneem en het hy gawes, geskenke aan mense uitgedeel. En dis 'n belangrike ding daai, want jy gaan kyk na 1 Korintiërs die 12de hoofstuk, en ek dink is Romeine die 12de hoofstuk, en Efesiërs die 4de hoofstuk, praat die Here oor hierdie verskillende gawes wat funksioneer, maar in 1 Korintiërs 12 is daar eintlik 'n baie mooi oorgang vanaf die gawes na 'n ander konsep toe. En mense wonder eintlik maar hoe pas 1 Korintiërs 13 nou in by 1 Korintiërs 12? Want 1 Korintiërs 12 lig hy al die gawes uit wat hy ons gegee. Hy sê, en hy het aan sommige gegee tale en uitleg van tale en administrasie, en noem hy al daai gawes wat daar is. Onthou, dis jou bedieningsgawes, ons het daai goed getoets. Jou motiveringsgawe is jou betrokkenheid binne die vyfvoudige konsep van die bediening. Nou daai 1 Korintiërs 12 gawes vervat éventueel uiteindelik vervat dit ook jou motiveringsgawes, want vir my is Efesiërs 4, en ek noem dit maar net, ek het die twee goed gesplit dat dit vir jou verstaanbaar kan wees, want jou motiveringsgawe glo ek is binne in jou. As jy 'n goeie verkoopsman is, het jy heel waarskynlik 'n evangelistiese gawe, want jy verkoop 'n produk, jy verkoop die evangelie. Nie vir geld nie, in die geval jy oortuig 'n ou van dit. So as jy in hierdie wêreld, al ken jy nie die Here nie, betrokke is in opleiding, dan is dit half voor die hand liggend, jy gaan tog iewers 'n teacher wees. Verstaan jy? Jy gaan die gift hê van opleiding. En daai opleiding, Here, werk nie net in 'n kerk nie. Dit werk binne elke sekulêre vlak van hierdie samelewing. Mense word toegerus, mense word opgelei. In die bankwese is daar altyd iemand wat oplei. En Christel is betrokke by SAPS, en ek dink julle ook daar. Dit is 'n baie ingewikkelde rekenaar storie wat die hele wêreld omtrent gebruik. En ek weet sy het al op daai kursus gegaan, en sê sy, hierdie goed is so verskriklik moeilik. Ek dink julle doen dit ook daar by julle, Karla. So al hierdie corporate world gebruik daai goed. Maar daar's konstant opleiding in daai goed wat jy moet bywoon. Kort dan sê sy, ag, hier's nou alweer 'n opleiding wat ons moet bywoon. Nou deesdae doen hulle dit nou op Zoom of op Teams of wat ook al, gebruik hulle die elektroniese media om dit te doen, wat nou buite die normale diepte van die ouer mense soos ek nou is. Want as jy in die corporate world is, gaan jy dit moet doen, jy moet dit doen. Nou ek het baie ook al op baie goed betrokke geraak in die kerkwêreld. So of jy opleiding doen buite die kerk of binne die kerk, jy het 'n gifting van lering. Nou party van daai ouens is so boring dat ek weet nie hoe kry hulle iets in iemand se kop nie. Ek dink hulle kry iets in iemand se kop nie. Want ek het nou al geluister as hulle van hierdie goed aanbied, en dink ek, ag liewe Here, ek is bly ek sit nie daar nie. Want jy stap daar uit en jy weet net so min soos jy gestap het toe jy daar ingekom het. Verstaan jy? So daai is 'n foutjie julle. En op skool, wees, daai ding kry jy baie daar. Onderwysers wat op skool sit, daar's nie 'n manier dat daai juffrou op daai manier daai inligting in daai kind se kop kry nie. Dis hoekom hulle gee die goed alles af huise toe, dan moet jy dit by die huis sorg dat jy dit uitsort. Daai mense het nie 'n leringgawe nie. Ek is jammer om dit te sê. 'n Leringgawe gaan maak dat jy 'n ou kan, jy moet mos seker maak as jy 'n ou leer dat hy weet sy uitstaaf wat hy geleer het. Okay? Nee, heel waarskynlik is dit. Kyk, ek bedien ook al baie lank al en verstaan. Wonder ek ook hoekom verstaan hierdie ouens nie, weet, soos ek ook daar. So, maar
Maar dit is nou ongelukkig weet hoe die goed werk. Maar so die motiveringsgawes is daar en dan kry jy bedieningsgawes wat algemene goed is. Jy moet onthou apostoliese gawe, moenie vaskyk net in die apostels nie. Die apostoliese gawe, die ministry daar is die MD van 'n maatskappy. Dis 'n ou wat hy kan al die vlakke, hy sien die prent geheel, hy sien die geheelprent. Dis gewoonlik ouens wat hulle eie besighede het. Hulle begin hulle eie besighede en hulle kan daai ding redelik bymekaar maak. Hulle is hoog op in die leierskap van 'n korporatiewe wêreld, 'n korporatiewe omgewing waar daai persoon weet hy kan die verskillende vlakke van werkinge sien binne daai organisasie en daai persoon kan dit bymekaar hou. Nou julle, dit is waar ons nou by Lewende Waters is met die hele beroepstorie. Daai persoon wat daar moet oorneem, hy moet kan oorneem met dit wat ek daar agtergelos het. Anders dan gaan daai kerk nie vorentoe kan gaan nie, hulle gaan sukkel. So dit is baie belangrik dat ons ouens sif en dat ons ouens deur 'n proses vat om te verstaan, weet wat is hier noodsaaklik. Want uit die aard van die saak, jy mag dit nie doen nie, maar dit gaan gebeur. Gaan mense, as daar mos 'n bankbestuurder weggegaan het en daar kom 'n nuwe een in, of daar gaan 'n skoolhoof weg en 'n nuwe een kom in, wat doen die personeel? Hulle vergelyk altyd die arme nuwe ou met die vorige ou. Dis mos nou hoe dit werk. En dis eintlik onregverdig, né? Want twee ouens kan nooit dieselfde ouens wees nie. So die ou moet ondersteun word totdat hy sy plek gevind het en doen wat hy moet doen. Maar by 1 Korintiërs 12 kry jy al jou bedieningsgawes. Saam met Romeine 12. Dit is amper dieselfde lys en ons het daai goed deurgewerk op julle forums. Maar dan gaan hy oor van Romeine 12 af na Romeine 13 toe. Dan sê hy, en nou bly oor geloof, hoop en liefde. Maar die grootste hiervan is die liefde. Dan gaan hy by 1 Korintiërs 13 en hy sê, die liefde sonder die liefde. Hy sê, en ek sal julle nog 'n meer uitnemender weg wys as al hierdie gawes, as om te profeteer, as om in tale te spreek, as om uit te lê, as om lering te doen. Ek gaan julle nog 'n uitnemender weg wys as al hierdie giftings, hierdie goed wat julle ontvang het uit die hand van die Here verniet. Ek gaan julle 'n meer voortreffelike weg wys. Wat is daai meer voortreffelike weg? Die liefde. Julle, want kom ek wil vandag vir jou 'n sleutel gee en dit moet een van hierdie goed wees wat jy altyd gaan onthou. Die gawes moet altyd deur die liefde werk. As jou gawe nie deur die liefde werk nie, mors jy jou tyd en jy maak mense seer. So die gawe moet altyd deur die liefde werk. As daar 'n gebrek aan liefde vir jou in jou gifting is, in jou betrokkenheid is, as 'n gebrek aan liefde, dan verloor jy mense om jou. Jy verloor mense vir dit wat God hulle voor geroep het. So die liefde is die driving force. Dit is die engine wat 'n gawe vorentoe vat. As jy vir 'n ou in 'n hospitaal gaan bid, moet hy die liefde ervaar. As jy vir 'n ou wat ook al, as jy leer, hulle moet die liefde ervaar. As jy gemeente lei, moet hulle die liefde ervaar. Want mense gee nie om hoeveel jy weet nie. En dis ou Maxwell se statement, julle almal ken hom. Mense gee nie om hoeveel jy weet nie. Mense wil weet hoeveel jy omgee. En dit maak 'n verskil. Jy kan, as jy vir mense lief is, as jy vir mense omgee, as jy daar is vir mense, sal mense jou volg. En dan sal jou gawe uit die aard van die saak self na vore kom en vir homself werk. So dis 'n belangrike beginsel. So ons stap uit van die dak af, wat die liefde bedek alles, die liefde hoop alles, die liefde verdra alles. Gaan ons nou oor na die afwerking van daai huis toe. En die afwerking van daai huis is al die fynere detail wat jy in jou lewe moet hê om daai huis van God suksesvol te maak. Jy kan 'n kwaai dop hê. Ek sien baie keer op die internet, dan kom dit sommer net op, omdat ek nou baie jare in eiendomme is weet, kom die goed maar so spontaan op jou internet, op die internet op, en dan sal jy sien, hier staan 'n huis, hy's half gebou. Dan is die ding te koop. Nou, baie ouens is bang om 'n halfgeboude huis te koop, want hulle weet nie wat is die fondasie van daai plek en wat is al daai goed nie. So, jy kan nie in 'n halfgeboude huis gaan bly nie. 'n Huis moet klaarkom. En daai klaarkom is die fynere detail binne daai huis. So daai huis moet afgewerk word, hy moet versier word. En nou is daar 'n ander plekke skrif wat die Here sê, en weet dat daar's baie items binne in 'n huis tot eer van die Here. Dan's daar ander items in die huis tot oneer van die Here of tot minder eer van die Here. Dis hoekom ons liggaam is ook so. Okay? So daar's dele in jou liggaam wat tot groter eer is dele sonder wat minder eer het, maar die een kan nie sonder die ander een gaan nie. Ek weet nie of jy agtergekom het nie.
as jou duim weg is dit net so sleg soos wat jy nie 'n oor of 'n pinkie het nie. Okay? So, as jy nie 'n groot toon het nie, dan gaan jy so 'n bietjie sukkel met jou balance. Ek weet 'n pastoor Rian het sy groot toon verloor jare gelede toe hy 'n seentjie was en dan spot almal hom in die bediening as ons so op die mannekampe kom en sien ons sy toon is af en dan het almal nou iets te sê oor die ou groot toon wat af is. En almal vra hom altyd dieselfde vraag: "Hoe kry jy geloop?" Want jou groot toon af is dit jou groot toon balanseer jou. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar hulle sê jou groot toon het 'n groot aandeel. Jy moet leer amper oorloop as jou groot toon nie daar is nie, né? So al jou dele in jou liggaam het jy nodig. En dis hoekom in die kerk het ons al die dele nodig. Ons het al die lidmate en die lede nodig om hulle bedienings of hulle roepinge te vervul. Want een mens kan nie alles doen nie. En dis ook nie die plan nie, maar daar moet 'n sinkronisasie wees. Daar is 'n brein wat die ding vorentoe vat. Verstaan jy? En die Heilige Gees moet ons lei in hierdie proses en daar's voorgangers wat gevolg moet word en daai goed moet gedoen word. Maar ons het met jou gepraat verlede week oor die oorgang, so om hierdie hele wet van die lewe in Romeine die 8ste hoofstuk te aktiveer, is jou verantwoordelikheid. Julle, ek het in hierdie week wat verby is goed gesien wat ek wil dit eintlik nooit in my lewe weer sien nie. Waar goed by begrafnisse net eenvoudig skeefloop omdat mense net eenvoudig hulle lewe val uitmekaar uit. En dit val so uitmekaar uit dat hulle almal om hulle se lewe uitmekaar uit laat val. En dit is skrikwekkend om dit te sien en dit te ervaar. En ek meen ek het my hande vol gehad om net hierdie hele ding deurgevoer te kry en tot die begrafnisondernemer. Ek sien die ou staan daar en hy het naderhand nie 'n koek en klou wat moet hy volgende doen en al wat ek vir hom sê, jy staan net kalm, jy doen maar net wat ek nou vir jou sê. Nou luister jy maar net vir my. Okay. En ek probeer die ander perd kalm hou en ek probeer hom rustig hou en ek probeer die goed daar uitgesorteer kry en ek moet vir die een gaan bid, dan gaan bid ek vir daai en so gaan dit nou aan. So, maar éventueel en toe kom ons nou by die graf toe gooi, toe wil ons nou net in die graf inspring en jy weet dan moet jy hom al vashou in die belt en dis keer dat hy nou nie gat staan. Ek wou hom eintlik toegegooi daar, maar ek het maar besluit dat ek dit nou nie doen nie. So 'n mens, weet 'n ou sit en dit is goed wat gebeur julle. Mense staan nie altyd die goed nie, maar dit is die lewe. En die lewe vra nie altyd vir jou, weet hoe gaan goed uitspeel nie. Maar die liefde wen altyd. Die liefde wen altyd. So moenie mense afskryf nie. Moenie mense weggooi nie. Moenie mense net eenvoudig elimineer nie. Weet, probeer altyd mense kan hulle onthou, daar's 'n skrif wat sê, hy wat hom afskei, soek sy eie belang. Jy kry baie keer mense dan verlaat hulle gemeente vir een of ander rede. Hoekom? Hy skei hom af? Hy soek sy eie belang. Dis daai skrif, die skrif sê, dis nie ek wat dit sê nie. En ek het dit nie eendag in my lewe gehad, ek het dit baie gehad. So, jy soek jou eie belang. Want jy het iets is daar wat pla en dis jou eie goed, die goed is nie uitgesorteer nie. Gewoonlik is daar issues in jou hart. So, die goed moet uitgesorteer word. So, ek wil jou van nou af leer. So, ek het die 5de module van die ou koninkryksreeks het ek hier ingelyf. Want daai is die creed, ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie, die konstitusie, wat se ding is 'n creed in Engels? Julle weet wat dis 'n creed klink soos 'n ou wat skree. Ek weet nie wat se ding is 'n creed, is 'n konstitusie tipe ding. Dit is Christus se konstitusie vir die koninkryk. En ek gaan daai goed met julle deel. Dis diep goed. Dis nie net op die oppervlakte nie. Maar daar gaan jy goed leer. Hoe leef jy in daai huis? Daai huis moet tot eer van God wees. En vanaand gaan ek streng gesproke by dit begin. Ek het verlede week net 'n inleiding gedoen in die hoop dat almal vanaand weer hier gaan wees en meer hier gaan wees, maar ons sal hulle éventueel weer hier kry. Maar kom ons gaan aan met julle so lank, né? So luister mooi. Is dit 'n geloofsbelydenis? Okay. Alright. Ja, dit kan. Ek weet nie of dit ook nou, dan skree dit ook nie die regte woord nie. Dan weet ek nie wat is dit nie, maar in 'n geval, dit is kom ons gaan kyk wat sê hy is dit. Nou ek weet wat sê hy, wat sê die Bybel is dit, maar ons gaan nou sien. Dan miskien moet ons maar by daai woord bly. Maar dit is soos 'n geloofsbelydenis, dit is soos 'n konstitusie, dit is 'n koninkryks wat ook al. Ja, dit begin. Daar's eintlik die woord ons, die beginsels. Okay, ja. Alright, so ons is bladsy 8 nommer C. Geluk is 'n kenmerk van 'n koninkrykslewe. Nou kom ons vra vir mekaar die vraag. Wie van julle ken tot 'n mate al ongelukkigheid? Kom maar, laat ek net sien waarom
Ek sal op my rug lê en al my voete en my hande opsteek want ek ken dit redelik wyd. Okay? So almal van ons weet wanneer is 'n mens ongelukkig, né? 'n Mens ervaar dit. Nou die volgende vraag is: wie van ons sal graag eintlik in 'n lewe wil lei of 'n lewe wil leef of 'n lewe wil lei waar geluk spontaan is? Hè? Dis ons almal nie daar nie. Maar is dit so dat daar buite om ons mense is wat nie gelukkig is nie? Hulle is volop julle. Hulle is in die strate, hulle is oralster. Hier slaap so 'n tannetjie hier op die hoek van die straat by die, ek weet nie, sy slaap nou deesdae daar onder die lamppaal by die robot. Seker 'n vrou so na 50 skat ek nou. Die vrou het eintlik 'n goeie geleentheid deur een van ons gemeentelede gekry om weet vir 'n werk en hulle die vrou 'n dak oor haar kop gegee en hulle het vir haar kos gegee en haar salarisse betaal. Sy moes net die oupa versorg. Maar dit het so ondraaglik geword vir die oupa en die oupa is nou in die 80 dat hy nadat sy dogter gesê het, hoorie, vat net hierdie vrou hier weg, anderster vermoor ek haar. En want sy's negatief, sy is bitter, die lewe is almal skuld haar en sy kom net uit hierdie gat uit nie en sy het 'n geleentheid gekry en nou sien ek sy's nou weer terug op die straat, dieselfde vrou. En nou die oggend toe ry ek hier verby en sy slaap nou daar. Nou wat sy nou doen is nou daai hele wêreld lê vol papiere. Want goed wat hulle nou seker nou met hulle sakke uitgooi in die aand as niemand nou sien nie, dan gooi hulle goed net daar op die plaveisel in die middel van die pad neer. Die hele wêreld lê vol papiere. Julle, daar's niks wat ek so hekel in het as jy jou papier by 'n venster uitgooi of jy net die goed gooi waar ek haat dit. Dis ongeregtigheid. En ek stop by, ek sê, hey sussie, maak bietjie hierdie plekkie om jou skoon. Jy dis so, dit was nie gistermiddag want ek is gistermiddag hier verbygery. Dit is nie so gelyk nie. Jesus, maar sy vloek my hoor. Van bo tot onderuit. Sy vloek vir my soos in ek worry toe nie veel oor die vloekery nie, want dit maak mos nou niks aan my nie. Ek is mos soos 'n eend wanneer dit kom by daai goed. Ek voel dit afrol. Ek sê vir hoorie, en sy gee my, ek sê hoor hierso, ek praat nie met jou terug nie, ek praat nie met jou lelik nie, ek praat mooi met jou. Ek sê nou vir jou, jy het nie gemors, maak dit skoon. Ja, jy weet nie wie het vanaand my geld gesteel nie en al daai goed. Ek sê ek wil niks van dit weet nie. Ek sê jy tel die papiere op wat jy gemors het. Toe ek nou weer af verbyry so 'n halfuur later, toe sien ek sy papiere opgetel. So iewers het sy daarom afgeslaan. So, maar my hart bloei vir haar. Mense se hart is jammer vir so 'n persoon want daar's redes hoekom hulle daar is, julle. Mense beland nie net op strate omdat 'n gesin hulle nie wil hê nie. Mense beland op die strate want of hulle syp hulle dood en hulle syp die geld weg, of hulle is op dwelms, of hulle is net so bitter soos hierdie tannie vir alles wat om hulle gebeur, dat niemand met hulle kan huishou nie en hulle pas nêrens in nie. Okay? So dit is die geval. Maar dit sê nie God kan hom nie red nie. God kan so 'n persoon red. En baie keer dan dink ons moet mense net van die strate afhaal. Nee. 'n Persoon se behoefte is nie 'n verblyf nie. 'n Grootste behoefte is nie kos en klere nie. Sy grootste behoefte is God. Gee elke persoon wat jy kan die geleentheid om by God uit te kom. En die Here sal met daai persoon 'n pad loop. Hy sal hom oprig. Hier's 'n ander man hier in hierdie omgewing. Ek sien hom baie sit. Ek kan sien dis 'n baie teruggetrokke stil ou, maar as ek daai ou sien, dan sit hy op 'n eensame plek en hy het altyd 'n boek in sy hand wat lees. Hy lees altyd. Ek dink daai ou moet fenominale kennis hê. Ek kan sien dit moet 'n redelike geleerde ou wees. Hy's op straat, maar hy's altyd besig om te leer. Toe ek nou verlede week toe sien ek hom nou weer, toe dink ek by myself, ek gaan nou herbou sy huis reeds druk. Dan gaan ek vir hom 'n lertjie sit en net by hom stop en sê, hoorie, ek sien jy lees baie. Lees bietjie die goed deur. Okay. Hy kan maak daarmee wat hy wil, dan het ek gedoen wat ek moes doen, verstaan jy? En hy gaan dit lees, glo my vrou, hy gaan dit lees. Okay. So iewerster gaan in sy hart iets werk. So almal, die Bybel sê, ons behoort 'n gelukkige lewe te lê. Maar mense is nie almal gelukkig nie. En ons in die kerk is ook nie altyd almal gelukkig nie. Die vraag is hoekom? En Christus kom en ek wil met jou praat oor dat geluk, die konsep van geluk is die kenmerk van 'n koninkryksleefwyse. Ek sê dit baie, ons behoort so heel te wees. Dis 'n gevaarlike stelling om te maak. Ons behoort so heel te wees in Christus
dat geen ander verhouding my ooit toe hoef seer te maak nie. Hoor dit ek sê. Hoekom? Want ek weet wie ek in Christus is. Wat iemand van my sê, dit maak nie saak nie. 'n Ander pastoor het my nou reg omtrent die hele uur lank so sleg gesê dat ek die foon maar daar neergesit en totaal ongegronde goed. Ek weet nie waar kom hy al die twak nie. Maar hy haat my. Vir een of ander rede. Ek weet eintlik hoekom dit is. Dit is niks met my te doen nie. Met 'n derde persoon te doen wat ek eintlik by die Here uitgebring het. Nou is hy kwaad vir my omdat die persoon met sy dogter die mekaar is. So belaglik. Nou sê ek van, jy kan vir my sê wat jy wil. Ek gaan nou nie huil hierna as ek die foon neersit nie. En as jy nie gaan ophou nie, gaan ek maar die foon dooddruk. En naderhand toe sit ek maar die foon net daar een kant neer dat hy nou maar aangaan. Toe sê ja, jy het seker nou die foon op speaker gesit dat almal my kan hoor. Toe tel ek die foon op, sê ek my foon is nog nooit op speaker nie, maar almal kan jou in elk geval hoor want jy gaan so te kere soos 'n vark aan die ander kant. OK. So julle luister mooi. God se woord sê ek en jy kan gelukkig wees. Moenie laat mense jou ongelukkig maak nie. Moenie dat omstandighede jou ongelukkig maak nie. Ja, 'n mens vang so dip, maar kom vinnig uit die dip uit. Moet nooit bly lê nie, want daar is geskryf sal val jy 7 keer. Jy moet ten minste die 8ste keer opstaan. Want die regverdige sal val, maar hy gaan elke keer opstaan. Maar die goddelose sal val, sê die Bybel, en hy gaan bly lê. Dis die verskil. So geluk is die kenmerk van 'n koninkrykslewe. Nou dat ons die krag van God se koninkryk verstaan, en nou ons het nou deur hierdie hele hierdie hele herbouse huis gaan oor God se koninkryk. Ons het God se koninkrykskrag geleer ken. Ons verstaan dit en tot hierdie onwankelbare koninkryk toegetree het deur die bad van wedergeboorte, deur Christus aan te neem in geloof, deur die 6 pilare van geloof, het julle dit gedoen. Moet ons self in die krag van hierdie koninkryk begin leef, julle. Met ander woorde, ek kan nie kennis alleen opdoen met betrekking tot die koninkryk nie. Ek moet iewerster in my lewe verstaan, ek moet in die krag van die koninkryk begin funksioneer. Dit help nie ek sit met kennis oor die koninkryk nie. En julle pastoor vra my in hierdie week, wat daar van Randfontein van Desa se gemeente afkom, hy daar by my 'n draai gemaak en hy sê vir my, weet, hy het so baie keer al vir die Here gevra, Here, hoekom werk die Here nie soos in die dae van Handelinge nie? Die Here sal weet, hy weet hoekom, maar ek sê nou vir jou se toegewyde. Daai mense het alles prys gegee om Christus te volg. Hulle het Christus met hulle lewe gedien. Hulle het Christus met alles gedien wat hulle gehad het. Dis 'n ander toewyding. En hoe meer jy toegewyd na die Here soek, hoe sterker gaan die Gees deur jou werk, want daai kanaal raak al hoe meer sensitief vir die Heilige Gees en vir God om deur jou te funksioneer. Jy hoor die stem van die Here makliker. Jy's makliker om gehoorsaam te wees aan wat die Here sê. So hoe meer jy losmaak van die wêreldse dinge en God soek. En nou moet jy ook onthou, julle, daar's 'n ou gesegde wat sê, so heavenly bounded and earthly no good. Jy kry baie mense, hulle so godsdienstig dat hy earthly no good is. Okay, want godsdienst roel sy lewe. Godsdienst beteken vir jou niks. Jy kort 'n verhouding met die Here. Jy moet kan hoor wat die Vader vir jou sê. Jy moet kan hoor wat die Here Jesus met jou deel. Jy moet kan luister na sy stem. Jy moet kan doen wat hy vir jou sê. So, jy moet begin heers. Ek en jy moet begin heers in die krag van die koninkryk. En hierdie stel lesings wat ons nou hier gaan hanteer, gaan ons leer hoe om op daai plek te kom om te heers. Okay? So, dis 'n besluit wat jy moet neem. So in Jakobus 1 vers 19 vermaan Jakobus die gelowiges om nie net 'n hoorder te bly nie, maar om daders van God se woord te word. En ons het hierdie skrif al hanteer by een van die vorige goed, maar in 'n ander konteks. In Matteus 5 vers 7, 5 tot 7, vind ons God se wil en vereistes vir 'n koninkryksleefwyse. Hier noem ek dit nou nie 'n snaakse naam nie. Hier sê ek, as jy God se wil leer ken en jy wil God se vereistes vir 'n koninkryksleefwyse wil ken, hoe moet my huis afgewerk wees? Gaan lees Matteus 5, Matteus 6 en Matteus 7 deur. Want die sleutel lê daar. So dit is God se dit is Christus se intree boodskap waarmee hy sy totale koninkryk vestig op hierdie aarde met die beginsels wat hy daar deurgee. En dis eenvoudige dinge, maar dis baie diep dinge. Okay. So Matteus 5 tot 7 vind ons God se wil en vereistes vir 'n koninkryksleefwyse. Hoor as Hebreërs 5:14. Vaste spys is vir wie? Vir volwassenes. Maar nie net vir volwassenes nie. Wat se ding is 'n volwassene?
Okay, dit staan, julle hoor dit nou baie, dit staan eintlik daar. Okay, ek wil nou net my lering hier reg kry. Dat ouens nou nie vir my sê, hoor jy leer, maar jy sê niks. Vaste spys is vir volwassenes. Wat is 'n volwassene? Sê nou hy selfe woorde. Okay, en dan? Okay, kom ons kyk net na die skrif. Dit is presies so. Maar kom ons kyk wat staan daar, want ek wil onthou, verlede week preek ek 'n boodskap hierso en ek gebruik net 2 woorde. En iemand kom na die tyd na my toe en sê, "Jy weet jy, ons lees die Bybel, maar ons lees nie die goed raak nie." Nou ek lees ook baie die Bybel en lees ek nie die goed raak nie. Maar partykeer dan kom die Here en wys hom net soms so 'n eenvoudige ding en dan dit 'n impak op mense se lewens. So sal en was, sal en wat ook al gewees. So sal was een woord en die ander een was wat ook al. So lees wat daar staan. Lees, yes. Sê dit hard. Okay. So 'n volwasse persoon besit geestesvermoëns. So vaste spys is vir volwassenes. Wie is 'n volwasse? Vir wie is die vaste spys? Vir 'n volwassene. Wie is 'n volwassene? Dit is iemand wat volwasse is in die Here. Okay, dit is met ander woorde, ek skryf aan julle kinders, julle ken mos nou daai ou skrif, omdat julle sonde vergewe is. En wat is die volgende een? Ek skryf aan julle jong manne, julle die bose oorwin, ja, die duiwel oorkom, julle die bose oorwin. En ek skryf aan julle vaders, omdat julle God yada, omdat jy God ken, 'n intimiteitswoord. Want uit daai intimiteitswoord uit word die saad van God gesaai in ander mense se lewens en word nuwe geboortes plaasgevind. So met ander woorde, persone wat volwasse in die Here is, behoort maklik iemand anders by die Here uit te bring, want hoekom? Die logos spermatikos is die woord van God, is in jou hart. Want die Bybel sê die woord is die logos, en die Bybel sê die woord is die logos spermatikos, dis die saad van die woord. Waarmee sal ek die woord vergelyk? Dit is soos 'n saaier wat saad saai. Okay? So kan jy sien, nou sê hy hierso, dat vaste spys is vir die volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit. Nou sê hy, hoe kry jy geestesvermoëns? Deur die gewoonte geoefen. Nou julle, daar was 'n stadium toe hierdie 2 seuns van my, as hulle hemde uittrek, dan hulle six-pack. En hulle het sulke arms, en as hulle 'n T-hemp aantrek, dan daai T-hemde is nooit groot genoeg nie, want die goed, hulle kan 'n T-hemp wat hier pas, maar hier so span die ding, want hulle spiere is net te groot. Nou vra hy vir my, hoekom is jy so vet en so maar, en hoekom is hulle so groot en so sterk? Eenvoudig. Ek gee jou een raai, wat het hulle gedoen wat ek nie doen nie. Daai is 'n maklike een. Daai is 'n maklike vraag, né? So as julle darm nou hierdie toets nou uit 100 getel het julle darm nou 2 punte gekry. So julle die gewoonte geoefen. Oefening wat deur gewoonte plaasvind, ontwikkel spiere. Nou praat ek in die natuurlike lewe. Net so is mense wat geestelik sterk is, mense wat geestesvermoëns besit, omdat hulle geestelik hulle self oefen. En hoe oefen jy jouself? Deur die woord. Julle, hoe meer woord jy in jou binneste het, hoe kragtdadiger is jy vir die Here. So as jy 'n verskil wil maak in hierdie wêreld, kry die woord in jou hart. Want jy sal verbaas wees. Jy gaan dink jy ken nie 'n skrif nie. En dan kom die Here en hy roep net 'n skrif. En jy gaan nie eens weet waar dit staan nie, maar jy gaan daai skrif, jy gaan hom onthou, want die Heilige Gees gaan hom iewers uit een van hierdie files hierbo uithaal. En ek het al by sulke opleidings soos hierdie, dan bedien ek, en dan gee die Here my 'n skrif, en dan kom hy skrif net sommer spontaan in my gees op, en dan kwoteer ek hy skrif, want ek hy skrif lanklaas gekwoteer. Dan dink ek by myself, Jessie, waar haal jy nou daai skrif uit? Ek het nie geweet jy ken nog daai skrif nie, Henry. Dan sê die Heilige Gees daai skrif, dan sê ek weet nie waar dit staan, en vat ek my Bybel, dan maak ek hom oop presies op daai skrif. Dan wys ek vir die ouens, sien julle hier is hy. Die Here het hom nou net vir my gegee. Dit het nie eenmal in my lewe gebeur nie, dit het baie gebeur. Hoekom? Want God ag sy woord. Die hoogste gesag in hierdie wêreld is God se woord. Daar staan geskrywe. En ek en jy moet dit verstaan. So word 'n dader van
van God se woord en nie net iemand wat luister en niks daaraan doen nie. Want jy moet jouself, hoor nou mooi, in die geesteswêreld moet jy jouself inoefen sodat jy geestesvermoëns kan besit om goed en kwaad van mekaar te onderskei. So, hoe meer woord jy in jou hart het, hoe makliker gaan dit wees om te onderskei in hierdie misleidende wêreld waarin ek en jy lewe, julle. Want let's face it, Oumata, daar is baie dinge. Iemand in hierdie week of ek het dit op my foon hierdie ding deurgekom, sien ek, daar's nou 'n Bybel uit. Nou ek het dit nou nie gaan verifieer. Ek wil nie eens daarna kyk nie, maar ek wil dit nie verifieer nie, maar ek het net gesien daar's nou 'n Bybel uit met die naam van the Queen James Bybel. Queen James Bybel. So is nou nie meer 'n King James Bybel, nou 'n Queen James Bybel. En toe het hierdie ou en hy's verontwaardig, hy het net so lank baard oor hierdie Bybel wat hy nou gesien het. En dit hom ontsettend ontstel. Toe gaan kyk hy wat is nou in hierdie Bybel aan die gang. Toe sien hulle al die homoseksuele skrifte in die Bybel is uitgehaal. Om nou ruimte te maak vir mense wat vasgevang is in dit om nou onveroordeeld vorentoe te gaan. Dit help nie haal dit uit die Bybel uit nie. Wat geskryf is geskryf vir ewig en altyd. Ja, of byvoeg nie, in die pla van die lewe, maar dit is hoe dit is, julle, dit is ongelukkig. Maar nou wil ek vir julle net in dieselfde asem sê, ons moet ook waak. Nou praat ek van die Christendom. Hulle wat die Here ken, die kinders van die Here. Ons wil baie keer een sonde op 'n pedestal sit en 'n ander sonde hier onder sit. Weet jy wat doen Paulus? Paulus het moord en homoseksualisme, kwaadpratery wat die kerk eintlik lekker aan betrokke is, okay? Kwaadpratery, skinder, sit hy op een horisontale lyn. So met ander woorde, wat doen hy daar? Daar is nie een sonde hoër as 'n ander sonde nie. So daar's nie 'n groter sonde en 'n klein. Partykeer sê hy, o, Jesus, hierdie is 'n groot sondaar. Aan die ander kant sê, hoor, hierdie is 'n groot Christen. Die enigste groot Christene is ouens soos Anton wat die gewig agter hulle het, okay, en die lyf agter hulle het. So en ek is ook daarom al 'n groot Christen. Nog nie heeltemal daar nie, maar ja, Tini is ook al daar amper daar. Hy's ook 'n groot Christen. So dis die ouens, julle sonde beteken to miss the mark. Dis wat sonde is. Of jy moord pleeg en of jy kwaad praat, of jy homoseksualiteit bedryf, of wat ook al, jy miss the point. You miss the point of righteousness. Jy mis God se plan. So, dit is hoekom baie keer dan praat ons met ouens, dan lyk hierdie ou nie soos ons lyk nie, of hy lyk nie soos ons dink hy moet lyk nie. En dan het ons 'n vooropgestelde idee. En wat doen ons? Ek sit 'n nommer op sy kop. En julle, ek wil julle sommer vanaand waarsku. Moet nooit 'n nommer op iemand se kop sit nie. Jy kyk na 'n ou en dan dink jy, ag nee, hierdie is 'n 616. En nou sê ek wat dit sê nie, dis 'n slim John Maxwell wat dit sê. Jy evalueer 'n ou, dan sit jy 'n nommer op hom. Hierdie is 'n 6 uit 10, hierdie is 'n 10 uit 10 ou, hierdie is 'n 9 uit 10 ou, hierdie is 'n 2 uit 10 ou. So wat doen jy as jy met hom praat? Jy praat met daai persoon, jy kommunikeer met daai persoon met 'n 2 uit 10, 'n 6 uit 10 attitude. Want jou attitude bepaal jou altitude. Determines your altitude, sê hy. So jou attitude, as jou attitude hier vrot is, jy gaan nie lekker opstyg nie. Jy gaan dit kom. En dit gebeur. Ons sien dit baie keer in die Christen wêreld, ons sien dit binne die kerk. As ouens se attitude nie lekker is nie. Hy styg op en duik hy. Hy styg op en duik hy. Hy styg op en duik hy. Maar ouens wat se gesindheid okay is, met hulle loop God te pad. So pas op hoe jy mense hanteer in jou gesindheid. Moenie mense afskiet nie. Hy mag van jou verskil oor goed. Moet ook nie met ouens in argumente betrokke raak nie. Stel jou standpunt en kyk as jy sien hierdie ou gaan jou beweeg en just leave it. Okay? Maar moenie met ouens in argumente, moenie, want die oomblik as jy met ouens in argumente begin gaan oor goed, dan verloor jy 'n verhouding en daai lyn word gesny en jy kan nooit weer met daai ou kommunikeer nie. Want dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Ek bewaar altyd die verhoudinge so ver as ek kan. Kry dit nie altyd reg nie. Daar's party wat mense bloed kan laat kook, hoor. Maar probeer dit doen, okay? Goed. So geluk is 'n keuse. Hoor wat sê Hebreërs 6. Daarom moet ons nie bly
by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê. En wie van julle kan onthou waar het ons hierdie skrif as 'n basis gebruik in hierdie reeks? Waar? Nee, heel by die eerste een, ja. Met ander woorde, waar ons het begin met hierdie skrif. En dan gaan ons oor tot ons dit weer baie kwaai gebruik by die 6 pilare, want hy noem die 6 pilare in hierdie selfde skrif, okay? Maar ek het die 6 pilare nou hier uitgesny, want ons is nou al verby die 6 pilare. So al wat ek hê jy moet hier verstaan is, jy moenie elke keer die fondament van vooraf lê nie. Moenie die fondament van vooraf lê nie. En ek het julle al gesê, jare terug het ek daar, toe ek het net tot bekering gekom, bid ek daar by die boedelingsbank, en kom Just my sê, boetie, jy bid verkeerd. Toe is ek baie ongekrap met die ou man, dat hy dit vir my sê. Want al wat ek bid is, ag Here, wees hierdie sondaar genadig, en jy weet, dan kom ek van daai NG stem uit, en dan klink dit seker nou nogal 'n bietjie roffie in 'n Pinksterkerk ook, jy weet, want in die NG Kerk praat jy mos nou so 'n bietjie anders op 'n Sondag as die res van die week, okay? Nou nie almal nie, maar party. Ek dink hulle het dit dalk nou al 'n bietjie verleer, maar vir my in my vroeë jare was dit nogal so, as die dominee as hy huisbesoek doen, hy's op die kansel, is dit 2 verskillende mense. So en daar praat hy hoogdrawend en hier onder praat hy dan nou soos 'n gewone mens. Okay, so. Maar dis nie meer vandag so nie. Daai goed het baie verander. So luister baie mooi. Jy kan nie bly waar jy is nie. Reg aan die begin van Jesus se openbare bediening, tydens die bergpredikasie, rus hy sy disippels toe in die beginsels van 'n koninkryks leefwyse. So Jesus skop sy hele bediening van die koninkryk af met 'n lering oor hoe om in die koninkryk te leef. Nou julle sal sien julle buiteblad het so 'n blokkie aan die regterkant. Heel onder aan die regterkant staan daar ken God. Dan die volgende een is beleef God. En dan die derde een is iewerster moet jy God begin leef. Jy kan nie net God beleef nie en jy kan ook nie net God bly leer ken nie. Jy moet iewerster begin om hierdie God wat jy beleef en leer ken het uit te leef. Okay? En dis waar die liefde inkom. Dis waar die gawes inkom. Dis waar hierdie boodskap van wat ons nou gaan hoor, nie net vanaand nie, vir die volgende paar weke, dis waar dit inkom. So, hoor nou wat sê hy hierso vir ons. Hy rus hulle toe in die beginsels van 'n koninkrykslewe, leefwyse. Hy spel nie net met hierdie lering die karaktereienskappe, omkring daai woordjie karaktereienskappe van 'n koninkrykskind uit nie, maar hy bevestig ook telke male dat elkeen wat so leef, ware geluk sal ervaar. Nou ek het nou net vir julle gevra, wie van julle wil regtig gelukkig wees? Ons almal het ons hande opgesteek en dit is die intensie van ons hart. Ons wil geluk ervaar. Almal van ons wil gelukkig wees, gelukkig in ons huise, gelukkig by ons werke, gelukkig waar jy ook al gaan, julle. Ons wil gelukkig wees. Want ongelukkigheid is nie God se plan met die lewe nie. Dit is 'n effek van die sondeval, het ongelukkigheid begin inkom, omdat verhoudinge absoluut versteur was. Die 2 mees primêrste verhoudinge was versteur binne die tuin van Eden. En dis nommer 1, ons verhouding met God, nommer 2, ons verhouding met ons wederhelft, met jou lewensmaat. So daai 2 verhoudinge, daar's eintlik 3 verhoudinge en die verhouding met mekaar, want daar sien jy Kain en Abel te mekaar, né? So met ander woorde, daar sien jy verhoudinge was aangetas in die tuin van Eden. So dit was nooit weer dieselfde nie. Alles was in 'n perfekte harmonie voor die tuin van Eden, voor die sondeval in die tuin van Eden plaasgevind het. Maar toe hulle uit die tuin van Eden uitgesit word, begin al hierdie chaos net funksioneer en die goed begin binne die eerste 6 hoofstukke van Genesis so verswak dat die Here uiteindelik uitroep oor ek is jammer ek het hierdie mens gemaak. So Christus wil hê ek en jy moet al die beginsels van 'n koninkryksleefwyse ken en hierdie volgende goed gaan dit vir jou uitspel. Hoe om 'n koninkrykskind te wees, met ander woorde wat God van jou verwag en hoe jy binne dit moet leef en as jy dit sal doen, sal jy ware geluk ervaar. Daar's 'n belofte aan. So met ander woorde, die oomblik wanneer jy hierdie beginsels begin leef, sê Jesus, sal jy regtig gelukkig wees. Okay? Want geluk julle hang nie af van omstandighede nie, om ons nie. Geluk hang af van jou persoonlike verhouding met God. Want jou geluk lê gesetel in die diepste van jou wese in die Here. Wie van julle het al in julle ongelukkige dae, almal het al daardeur gegaan,
dan tref goed jou en dan is jy nie baie lekker nie en jy huil so 'n bietjie voor die Here en jy ek wil vir manne sê julle kan ook maar voor die Here huil. Ek huil baie voor die Here. Ek het gistermiddag weer lekker voor die Here gehuil. Ek sien hoe verniel die wêreld mense. So jy kan maar huil voor die Here, maar ja, ek wil nie sien hoe jy huil nie, maar huil maar voor die Here. So nou weet ek 'n klomp nonsens gepraat, nou vergeet ek wat ek julle wil sê. Toe maar nie worry nie. Julle weet ook nie. Okay, maar ek wou nog vir julle iets belangrik gesê het, maar toe maar. Maar toe sien ek nou net al die manne kyk my nou so en hulle sien okay, huil. Al die Afrikaners, nee ons huil nie. Ons huil nie. Okay, ek gaan een of ander 'n boodskap bietjie daaroor preek. So huil maar voor die Here. Ween maar bietjie voor hom. Want hy ken jou trane, hy sien dit. Hy weet hy en dis wat ek wil sê. En wanneer jy nou so mismoedig voel, dan gaan jy na die Here toe. En jy het nie hierdie hoogdrawende gebed nie. Jy het nie hierdie 2 ure se tyd in die woord en gebed nie. Jy gaan sit net iewers op 'n bank en jou hart is opreg voor God. En jy sê vir die Here, dis hoe ek voel. Ek weet nie wat om te sê nie, ek weet nie om te bid nie. Ek voel nie lekker nie. En dan is dit jy en die Here. En dan staan jy daar op en dan loop jy by daai kamer uit en dan voel jy net, dit voel of jy 'n berg van jou skouers af is. Het julle dit al ervaar? Nou waar is hy berg heen? Hy het die berg gevat. Hy het daai berg weggevat. Ek huil my hele lewe deur. Vir die onreg in hierdie wêreld. So dikwels sien ek hierdie mense wat vasgevang is in hierdie milieu. Dan besef ek die grootste genade wat ek gekry het. Om Christus te leer ken. Want iewerster, toe ek hom nie geken het nie, was daar iemand wat my naam vir God genoem het. Iemand wat na die Here toe gegaan het en sê, Here, sien hierdie seun raak in die stryd waardeur hy gaan. Here, U ken sy pyn, help hom. En dan het God geantwoord. So ek het geleer vroeg in my lewe al, as goed nie lekker gaan nie. Dit help nie ek praat met mense nie. Mense kan my probeer raad gee, mense probeer hulle bes. Maar die antwoord is God. Want ware geluk sal jy net by God vind. So jy gaan uitstap daar en jy gaan verstaan en besef, hoorie. Ek onthou eendag, is eintlik net so voor ek hierdie grond gekoop het in hierdie kerk. Het ek 'n eiendom gehad en ek het nie regtig geweet wat om te doen nie. Ek het die eiendom onderverdeel en ek het 2 woonhuise op die ding laat teken. My baie geld gekos om die onderverdeling te doen of die tweede woonhuisregte en ek het 2 pragtige huise op daai goed laat teken en hy het dit nog gedoen. En ek sit met hierdie goed en ek besef ek moet hierdie stuk grond koop en die enigste manier wat ek dit kan doen is om daai grond te vervreem. En ek gaan sit daai môre seker 2 uur of 3 uur net so op in die sitkamer onder, almal het in my huis dit was 'n letterlik 'n multivlak huis. Kamers is bo en weg van onder van die sitkamer af waar ek sommer net altyd gebid het. My studeerkamer was ook bo, maar dit was te naby hulle as ek nou hardop bid dan maak ek hulle wakker, so ek het onder gebid. En ek gaan sit op die stoel en ek vat net die woord van die Here en ek druk hom net in my bors vas. Ek sê vir die Here, ek kort 'n deurbraak. Ek kort 'n deurbraak. En vir die volgende halfuur is dit net ek en die Here. En ek staan op en ek stap uit. En 5:00 daai middag, toe stuur die Here vir my 'n kontantkoper op 'n stuk grond. Deur 'n vrou wat my in COVID tyd nie kon betaal het nie en sy het my R30,000 geskuld en ek het dit afgeskryf want ek wou haar nie verantwoordelik hou daarvoor dat hulle nie geld gehad om dit te betaal nie. En ek het vir haar gesê, skryf dit af. Julle skuld my niks.
En sy bel my terug en sy sê, is hy stuk grond van jou nog in die mark? Sy was 'n eiendomsagent in die omgewing. Sy is nou in die Kaap. Ek sê, hy is nog. En sy sê, wat wil jy? Ek sê, dis maar nog steeds dieselfde prys. Sy sê, ek gaan R50.000 daarby sit, want ek skuld jou nog geld. Ek sê, man, vergeet, ek het jy mos al lank al gesê, vergeet dit is afgeskryf, ek hou dit nie teen julle nie, asseblief los dit, kry dit agter jou rug. Ek wil dit nie hê nie. Sy sê, moenie worry nie. 5:00 daai aand kry sy die geld wat sy vra. En sy betaal R50.000 oor van daai R30.000, gee sy my R20.000 meer as wat sy my geskuld het. Net omdat ek die liefde van Christus teenoor haar gewys het, want toe het haar lewe herstel. Maar sy kon met my eie eiendom kon sy haar skuld vereffen. Dis dit nie kwaai nie, hoe die Here daardeur oopgemaak het nie. En 5:00 daai aand, toe kry ek die deurbraak. Hoekom? Net omdat ek voor God in opregtheid gaan sit en sê, Here, ek weet nie wat nie. Weet nie hoe nie, ek weet nie vorentoe nie, maar U weet. En toe antwoord die Here, en hy onderneem. Sonder dat hulle query oor my prys. En dit het my in staat gestel eventueel om 'n klomp goed te betaal om hierdie stuk gronde te koop by die kerk op het. Want niemand wil hierdie grond finansier nie, die banke wil dit nie finansier nie, want hulle finansier nie kerke nie. En dit is 'n beginsel. Julle kan maar vir ou Jaco vra, sê hy's 'n waardeerder vir een van die banke. Om die waarde sê hy het hierdie plek kom waardeer. Ek het hom hier op die grond gekry. So, die Here wil hê ek en jy moet vanaand gelukkig wees. Wat die Here sê vanaand vir jou en vir my. Ware geluk sal ek alleenlik ervaar as ek binne die beginsels bly van God se wil. So, 'n koninkryks leefwyse is om binne die raamwerk van God se wil te leef. En wat is sy wil vir my en jou? Want daar's baie, sy wil is sy woord. Maar Jesus kom en hy gee vir ons enkele voorskrifte wat so dinamies is, dat as jy dit sien, dan sien jy, Here, maar dit maak presies sin. Want elke keer as jy dit toepas, dan is jy gelukkig en jy voel, maak ander mense gelukkig. So koninkryks leefwyse verg 'n lewe, dit is die eerste ding, verg 'n lewe van geregtigheid. Jy kan nooit in die koninkryk lewe sonder geregtigheid, en geregtigheid begin by geloof en bekering. Julle onthou die 6 pilare. Okay? So, om in die koninkryk te leef, moet ek, die Engelse woord sê in the right standing, moet ek upright voor God leef, moet ek in geregtigheid voor God staan. Nou dat ons verstaan dat God ons reeds na sy koninkryk oorgeplaas het, Kolossense, hy het my uitgehaal uit die koninkryk van die duisternis en hy het my oorgebring na die koninkryk van die lig van sy seun. Okay? Nou dat ons weet dat hy my oorgeplaas het, nou dat ons weet is dat ons reeds 'n hemelse plek saam met hom laat besit. Gee my 'n bietjie goue skrif wat dit bevestig. Dat ek en jy eintlik klaar in 'n hemelse plek besit. Yes, ja, hy het ook vooruit gegaan, dis 'n wederkomskrif daai, maar daai skrif is die skrif, hy sê, ons sit saam met Christus in, wat is die Afrikaans nou daar, in hemelse plekke, waar ons regeer. So met ander woorde, is ek en jy klaar in die hemel? Ons is nog nie in die hemel nie, maar streng gesproke is ek in die hemel, want ek is in die koninkryk, verstaan jy? So, en dit is nou waar daar nou teologie kom, soos die, wat is die ouens wat die boekies uitdeel, Jehovah getuies en die ou apostels, die hemel is in jou kop en al daai goed wat hulle nou verkondig, jy weet, so dis waar al daai goeders nou inkom, okay. Maar julle, daai skrif is eintlik net, daai skrif sê vir jou, man, jy's klaar in God se koninkryk, want God se koninkryk is sy heerskappy, ek is onder sy heerskappy, en as ek onder sy heerskappy is, dan is ek klaar binne sy ryk, verstaan jy? En al wat moet gebeur is, ek moet uit hierdie lewe uitwoon, het sy by die wederkoms en eenmaal verheerlik word, of gelyktydig verheerlik word, of ek sal sterwe, en dan uit die dood uit opstaan, maar verheerlik word, gaan ons verheerlik word. Want hierdie vlees en bloed kan die koninkryk van God, die hemele, nie beerwe soos dit nou is nie. Jy het 'n verheerlikte liggaam nodig. Dis hoekom Paulus sê, van hoe danig daai verheerlikte liggaam is, dit weet ons nie. Ons weet nie hoe dit gaan werk nie, ons weet nie hoe dit gaan funksioneer nie, ons weet nie hoe dit gaan voel nie, want niemand was nog daar nie.
Mense is nog nie daarin opgeleef nie, julle, want niemand, die Here sê, niemand sal die ander een nie voorwees nie. Okay? So, hierdie liggaam kan nie in die hemel opgeneem word nie. En hoe Henog en Moses en Elia, God weet dit alleen. Okay? So, die Here het hulle lewendig in die hemel opgevat. Okay, daar's 'n plek wat hy sê in Moses se graf kon nêrens gevind word nie. So mens weet nie, het hy gesterwe en wat het toe gebeur nie, maar hoekom ek dit sê is, jy kry daai ouens verheerlik op die berg saam met Christus. Okay? So hulle het hulle vir daai oomblik daai verheerliking ontvang of wat? Ons weet nie. Hoe sal ons weet? Maar al wat ons weet is, daar was Christus ook al verheerlik. Toe was hy nog in hierdie liggaam, okay? Want hy het dit aangeneem want hy het geen sonde geken nie. So dis moeilike goed om daai goed te verstaan, maar dit is nie wat ek en jy nodig het vanaand nie. Wat ons vanaand nodig het is, ek moet verstaan dat ek is klaar in God se heerskappy. Ek moet verstaan ek is eintlik in die hemelse plek van waaraf ek regeer, want ek regeer vanuit die beginsels, vanuit die heerskappy van die hemel uit. Al is ek op aarde. Dit is hoekom die demoniese magte vir Jesus gee pad. Hy soek nie 'n demoon nie, julle. Hy loop nie en kyk, hoorie, wat se teken is nou op hierdie gebou en wat se prentjie is nou daar en wat se duintjie is nou daar en al hierdie goed is nou duiwels en op die ouend raak jy so duiwel-minded wat al die ander goed om jou vergeet jy. Nee. Hy sit en hy preek 'n preek en dan manifesteer die demoon. En dan het hy nie geselsie met hom nie, hy dryf hom uit. Okay? So ek en jy moet sy heerskappy wat ons in die hemele het, moet ek en jy op aarde begin uitoefen. Dis binne ons bestek, is binne ons vermoë. So, ons is nie gered om in die beginsels van God se koninkryk te begin leef en te funksioneer, gaan aan my 'n leefwyse leer om onder God se heerskappy te bly. Ons is nie net gered om hoorders te bly nie, maar om 'n dader van sy woord te word, sodat ons ook aan ander mense die geleentheid kan bied om God te vind. Nou ek wil saam met julle lees Jakobus 1. Nou wie van julle, een van julle wat hom eerste oop het kan hom lees. Jakobus 1 vers 19. Ek wil hom net nie op hierdie dings neersit, dan val hy om. Jakobus is ook een van daai boeke, mens weet nooit waar om te soek nie. Jakobus 1 vers 19. Kom ons lees dit gou. Okay, so dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor. Okay, so wat moet jy heel eers doen? Wat is gou wees om te hoor? Gee my 'n bietjie 'n makliker Afrikaanse sinnetjie daar. Wees vinnig om te luister, okay? Onthou, jy kan hoor en nie luister nie, né? Of jy kan luister en nie hoor nie. Ek weet nie wat's altyd die regte kant om nie, maar dis een van soos 'n kind, hy kan hoor maar hy luister nie. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat. Wat is die derde een? Okay, daai is 'n moeilike een binne die huis, né? Ons wil nogal gou kwaad raak aan die huis. Okay, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. So, 'n man wat toornig is, wat doen hy nie? Dit bewerk nie God se geregtigheid nie. Daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid. Doen afstand. Wat beteken doen afstand? Raak ontslaaf van dit. Nou kan jy nou 'n lekker beer in of whisky in Bible study party hou. Kan jy nou so selgroep hou. Okay? Julle ek dink daar's nog iewers 'n Bybel wat uit is. So daai goed seker uitspel. Ek weet net nie wat noem hulle hom nie. Die Grace Bible. Wat is dit? Ek weet nie. Okay? So met ander woorde, jy moet redelik wat is die regte woord? Verstomp wees. Halstarrig, blind, om nie te verstaan wat hier staan nie. Want dit is nie moeilike Afrikaans hierdie nie. Kom ons lees dit weer. Want die toorn van 'n man bewerk nie geregtigheid voor God nie. So wat sê die Here moet jy nie doen nie? Moenie kwaad word nie. Moenie toornig word nie. Daarom doen afstand. Wat beteken dit? Raak ontslae. Doen afstand beteken raak ontslae.
Raak ontslaaf van wat? Alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien. Okay? Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en, hier is die sleutel, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, hier is 'n gevaarlike woord, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Jy weet, daar's 'n skrif wat sê dat die engele van die kinders verskyn gedurig voor die Here. Ek weet nie wie al daai gelees het nie. So as jy 'n kind verkeerd hanteer, oplei, verkeerd rig, hulle engele is konstant vir God. So onthou dit net, jy kan maar gaan soek, hy is iewers in die Bybel. Ek weet nie waar staan dit nie, maar hy staan iewers. Hebreërs. Okay, ja, is Hebreërs, ja. Okay, ek is bly slim mense vanaand in hierdie kerk hoor. Okay, so wat sê Jakobus vir ons hier? In ons westerse beskawing het Christendom goedkoop geword. Omdat die kerk die indruk skep dat ons maar net kan sê, ek glo in Jesus Christus en dan is alles reg. Ware geloof bly nie vassteek by woorde alleen nie, maar dit moet uitgedruk word in dade. Julle kan ons nie sê, wie van julle ken 'n grandpa poeier? Okay, nee, kom ek vra maar, laat ons vat maar die al die makliker pad, want grandpas kan ons nou 'n bietjie gevaarlik raak. Wie van julle ken 'n panado? Okay, nee, nou is almal by. Tussen die panados en die poeiers, julle ken hulle, né? 'n kopseer pilletjie. As jy nou regtig 'n kopseer het en jy moet ontslaa raak van daai kopseer en jy moet nog werk en jy wie van julle weet 'n panado vir kop, jy weet 'n panado of 'n grandpa poeier kan jou kopseer tot 'n mate bietjie help wegvat. Ons weet dit, né? Nou het ek 'n boksie panados of grandpas hier voor my en ek het 'n verskriklike kopseer. Weet ek hy ding kan dit regvat of nie? Het ek kennis dat daai stupid goed kan dit tune? En as ek dit nie gebruik nie? Okay. Dis dieselfde met hierdie sigaretboksies. Dis hoe Hansie by die duiwel is. Hy's Hans, staan op daai ding. Ja, hierdie is 'n healthy risk, kan kanker veroorsaak. Hulle spel dit uit op daai boksie. Maar daai boksie is hier bo in die boonste sakkie met die kennis op. Wat help hy kennis die ou? Wanneer gaan die kennis die ou help? Toepas. Word 'n dader van wat daar staan. Okay? So as hy sigaret nou brand, moet jy weet, dis hoekom by jou brand, hoor. Word 'n dader van die woord. Okay? So ek lag van 'n getuienis wat ek hoor van so ou wat in so Pinksterdiens is en dis jare terug. In bid hulle vir die ouens wat so vasgevang is in allerhande weet sulke goed of drank of wat ook al daai jare was. Darms is nie daai jare so op die mark soos nou is nie, maar al drank en sigarette en die goed wat die ouens vashou en daar's een ou daar en hy die gees van die Here slat hy uit in die grond neer en hy begin so heen en weer rol en al wat hy sê is haal hierdie twak uit my sak, haal hierdie twak uit my sak, haal hierdie twak uit my sak. En hy skree dit. Want die twak in die sak het al begin brand.
So toe het hulle op die ou einde die pyp uitgehaal daar so en die twakkies. So haal hy die twak uit my sak. So hy kom agter iets is nie lekker daar in hy sak nie. So as ek dit lees het ek so lekker gelag vir hulle. So luister mooi kind van die Here, ons moet vanaand verstaan. Ek kan nie net bly en sê hoorie, ek weet wat hier staan nie. Kennis per se gaan jou niks help nie. Jy moet die kennis toepas. As jy, en weet jy, ek sê dit so baie vir mense in berading. Dan kom mense en kom sien hulle my en sê ek weet jy wat, ek kan nie jou probleem wegvat nie. Ek kan ook nie jou probleem oplos nie, jy moet dit weet. Al wat ek kan doen is, ek kan vir jou 'n gereedskapkissie neersit, 'n toolbox, en vir jou sê, alles wat jy nodig het is binne in hierdie toolbox. Hier is die toolbox. Maar as jy nie die stuk gereedskapkis gaan optel, gaan oopmaak, en die ding gaan uithaal wat jy nodig het om daai gemors in jou lewe uit te sorteer, nie gaan jy nêrens kom nie. So 'n beraader per se kan jou nie help nie. Ek kan jou net begelei. Ek is eintlik net 'n raadgewer. So ons moet vanaand verstaan, jy moet daai toolboxie oopmaak en jy moet die regte ding uithaal daar wat 'n persoon of 'n beraader of 'n ma of pa of 'n geestelike vader of 'n moeder vir jou gesê het, hoorie, solank as jy dit nie gaan doen nie, gaan dit nie werk nie. Ek het gistermiddag seker hier 4:00 stop ek by 'n ou wat ja, kyk hy kan syp hoor. Hy drink nie, hy syp. En hy sê vir my, nee pastoor, ek is nou klaar met drank. Ek is nou klaar. Ek sê prys die Here. Hy sê is nog net 1 bier in hierdie huis. As ek hom klaar gedrink het. Ek sê my broer, jy's nog nie klaar nie. Want as jy klaar was, het jy hom omgekeer en vir my gesê, weet jy pastoor, ek is nou klaar met drank. Ek het die laaste bier uitgegooi. Jy's nog nie klaar nie. OK? Nou ek weet nie of hulle dink, ek weet nie of al pastore se kop stupid staan nie, maar dit lyk partykeer vir my so. En al wat kan ek sê? Los dit. Kom uit dit uit. Breek dit, gooi die goed weg. Daai een wat jou nog vashou, breek daai duiwel se nek. Los dit. Want dit gaan 'n vashou op jou hou vir ewig en jy sien jou lewe is in chaos as gevolg van dit. So breek dit, breek met dit. Pas die woord toe. Hoor dit sê in vers 14, wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy geloof het, maar dat hy nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. So geloof sonder werke is, julle moet die konsep hier verstaan. Werke kan jou nie red nie. Jou geloof red jou. Maar jy kan nie gered wees sonder gelowige werke nie. So die oomblik wanneer jy gered word, haal dit jou uit die ou milieu uit en dit plaas jou voete op 'n nuwe pad en jy begin God se goeie werke uitleef, wat dit ook al is. Die vrug van die Gees en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Jy begin dit uitleef. Ek kan dit nie namens jou leef en jy kan dit nie namens my leef nie. Jou vrou kan dit nie namens jou leef en die man kan dit nie namens die vrou leef nie. Jy, elke een van ons moet daai besluit neem. Julle is vanaand hier want julle het besluit. Ander ons kon dit dalk nie maak nie. Hulle wou dalk nie wees, so hulle het gekom met miskien maar daar's ander wat net plaatant besluit het oor ek gaan nie wees nie. OK. So dis 'n besluit wat jy moet maak. En jou besluit wat jy maak, gaan vir jou vrug werp op dit wat jy moet doen. Ons moet besluit om die woord te lees. Ons moet besluit om te bid. Jy moet die vlees submit. Jy moet die vlees onderwerp. Dit bring ons by hierdie vraag. Hoe lyk 'n lewe in God se koninkryk? Matteus 5 vers 3 begin. Jesus sy koninkryksreeks. Hy begin sy koninkryksboodskap met die woorde. Onthou, die hele Matteus 1, die hele Matteus en Markus, die begin van die Nuwe Testament word ingelyf deur Johannes die Doper. En wat was Johannes die Doper se woorde? Wat was sy prediking? Glo, bekeer julle en glo die evangelie van die koninkryk van God. So wat is die boodskap van Johannes die Doper? Die boodskap van God se heerskappy wat herstel gaan word in die een wat na my kom.
Dis die boodskap. En ek en jy ontvang daardie krag in Christus, omdat hy in my kom bly het. Sy gees het in my kom woon. So wat sê Jesus, hoe begin hy sy koninkryksboodskap? Hy begin dit met die woordjie, salig is hulle. Okay? Is daar iemand wat gou vir my Matteus 5 vers 1 wil oopmaak? 5 vers 3. Maak maar 5 vers 1 tot 3. Het jy hom daar oop? Lees ons hom asseblief nou. Ja, is reg. Okay. Nee, net daai. Blessed. Hy begin met die eerste woord, blessed. Wat sê het iemand 'n Afrikaanse Bybel daar oop? Okay, salig. So met ander woorde, Engels sê blessed, Afrikaans sê salig. Ek wil net hê julle moet daai twee woorde onderskei hierso. Dis dieselfde woord, né? Dis net twee vertalings, okay? So, Jesus kom en hy sê salig, sê hy is hulle. Okay. In vers 3? Is dit vers 3? Okay. So salig is hulle, salig is die wat? Yes, dis eintlik wat hy in Afrikaans sê. Salig is die wat? Arm van gees is. Ons gaan by dit stil staan, ons gaan daarop stil staan vir 'n dag of wat, vir 'n aand. Salig is hulle. Ek wil vanaand net stil staan by salig is hulle. Want jy weet ons lees salig is hulle, maar ons verstaan nie die konteks daarvan nie. Wat bedoel Jesus as hy sê salig is hulle? Verstaan jy? Blessed, geseënd, maar die diepste wese van dit moet ek en jy vanaand gaan verstaan, wat bedoel die Here, salig is hulle wie? Salig is hulle wat? So, daar's 'n voorwaarde gekoppel aan om blessed te wees, om gelukkig te wees, om salig te wees. So, daar's 'n aksie gekoppel aan ware geluk. So nou is dit weer eens, nou gaan ons terug na, jy kan nie bly by 'n hoorder nie, jy moet 'n dader word, kan jy sien? So nou sê hy vir hulle, salig is hulle, die woord salig beteken supremely blessed. Nou wat is gee my Afrikaanse woord vir supremely blessed? Ja, die nuwe generasie praat van uit sy sokkies uitgebles. Ek hoor hulle praat so, of uit sy skoene uitgebles. Supremely blessed beteken jy's buitengewoon geseën. Nou kom ons wees nou eerlik. As ek sou vir julle sê, ek weet julle ouens is nie daar nie, maar ek wil graag daar wees. Wie wil buitengewoon geseënd wees? Dit sal hom lekker wees om nie meer 'n Datsun te ry nie, hoor. Ek hoop julle hoor dit. Ek soek ten minste 'n 300 cruiser nou, want ek het al maar 'n 200 gehad so. Supremely blessed. Okay? Ons meet altyd net blessings aan materiële dinge. Maar blessings is baie meer as materiële dinge. Blessings is 'n goeie gesondheid. Blessings is 'n goeie bankrekening. Blessings is ek het oorvloed om ander te help. Blessings is ek het 'n vriendekring. Blessings is ek het 'n goeie familie. Blessings is ek het 'n goeie man en 'n goeie vrou. Blessings is ek het kinders wat nie rebels is nie. Blessings is ek het 'n toekoms in die Here. Blessings is ek is nie bekommerd oor môre nie, want die Here is daar. Blessings is ek weet wat hy vir my in store het, julle. Hoor jy wat ek vir julle sê? Dis nie net al hierdie goed wat mense altyd oppomp en sê, okay, dit gaan oor rand en sent nie. Blessings is 'n algemene toestand in jou lewe van ware geluk wat jy kan ervaar. En julle, ons het hierdie getuienisse gehoor 'n paar weke gelede wat hier gebring was en dit was super kwaai vir my. Ek was so opgewonde oor elkeen se getuies. Toe Jacqueline opspring en sê bring haar getuienis en ek sê ek hoop sy hoor ons uit Amerika uit een of ander tyd. Sy slaap dalk nou, ek weet nie wat sy nag daar nie, maar laat sê dit ook. Ek was super opgewonde daaroor. En hier spring ou Gerard op, julle. Ek ben 'n jong man. En hy kom vertel waardeur het hy gekom. En 'n ou soos Dol wat al 40 jaar saam met my kom en ek het nog nooit sy getuienis gehoor nie. Hier kom hy gee sy getuienis. Vir die eerste keer weet ek waarvan kom Dol. Hæ? As ek hom sien ek 'n houspyp wat gesny word. Okay? So want dit is wat hy getuig het. So wonderlik geweest. Ek was so opgewonde daaroor dat mense hulle getuienisse kon bring en dis baie ander wie se getuienisse ek eintlik ken want ek het 'n baie nou pad met mense geloop rondom daai goed. So geluk beteken wanneer ek Christus in my lewe het. Dan al die ander goed raak nie meer saak nie. Dit maak nie meer saak nie.
Ons verloor so 'n bietjie perspektief met dinge van die wêreld. Jy weet, kyk, ek is 'n perfeksionis. Ek is nou jammer om dit te sê, maar ek is 'n ding is of reg of hy's weg. Okay, en my seun sê altyd, pa, ek wil nooit vir jou bou nie, want jy's 'n pyn. Nou, hy's net so pyn, want hy sit 'n plak op en vat hy 'n waterpas en sit hy bo op daai plak neer dat hy seker maak daai plak is waterpas. Sê ek, hoorie, nou wie's nou 'n pyn? Okay. So my water het nou maar geleer by my. So nou is nie goed altyd om 'n perfeksionis te wees nie, want dit kan mense om jou nog omkrap. Okay, maar dis ek. Dit het my al ver in die lewe gebring en ek gaan nie laat my ek het geleer dat my perfeksionisme jou nie aantas nie. Maar nou bou ek aan die ander kant en dink ek aan myself, ag, weet jy, ek sien nou hier 'n fout en ek sien nou daar 'n fout. As dit 5 jaar terug is, die ou gebars. Hy sou gejump het. En hy sou dit reggemaak het en sê ek, ag, weet jy, ek is nie meer geworried nie. Ek is op 'n punt nou, al wat ek eintlik wil sien is dat hierdie land gered word. Ek wil net sien dat mense die Here vind. Ek wil net sien iewers as ek in die hemel kom, dan moet ek darm maar bo kan staan en hier kom darm 3 ouens by my verby en sê, jy het 'n impak op my lewe gehad. Ja, nee, 3 nie. Dis bietjie min. Dan moet dan 300 wees. Nee, 300 is ook te min. Ek wil hom so 3000 hê. Okay, ja. Ja. En elkeen wat julle bring. So dis ware geluk. Dan begin 'n ou besef voor jy die waarde van hierdie. En dit is so ouer mense raak en kom jy nou agter. Die goed van hierdie wêreld kan vir jou eintlik niks inbring nie. Dit bring nie vir jou ware geluk nie, né? So die Here kom en hy sê hierso: geseënd sal hulle wees. Die wyse dit wys ons dat 'n koninkryksleefwyse ware geluk sal bring, maar dit is ongetwyfeld so dat dit nie sonder 'n prys sal gebeur nie. In Johannes 8:31 vind ons Jesus se gesprek met 'n groep Jode wat net tot bekering gekom het en in hom geglo het. En hier is my oulik. Dis 'n klomp Jode, hulle het nou die Here Jesus nou, hulle het hom aangeneem, lyk dit vir my, nou praat hulle met hom. As julle in my woord bly, is julle waarlik my, gee my 'n ander woord vir 'n disipel. 'n volgeling, 'n student, okay? So wanneer gaan jy 'n ware student of 'n volgeling wees? As jy in my woord bly. So as jy nou nie heeltemal in die woord bly nie, wat is jy dan nie? Dan is jy nie 'n ware disipel nie, so 'n ware disipel nie. Jy's dalk 'n halwe disipel, né? Okay? So die konteks hier is bly in my woord. Hy sê vir die klomp mense, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Hy beskou dus slegs diegene wat in sy woord bly as waarlik sy disippels. Hiermee sê Jesus aan elkeen wat in hom glo, dat ware disipelskap volkome gehoorsaamheid vereis. Julle, ek wil vandag 'n stelling maak. Ware aanbidding is nie wat ons ervaar van aanbidding nie. En dit het ek jare gelede boodskap oor gepreek. Ware aanbidding is absolute gehoorsaamheid. So met ander woorde, ware aanbidding is nie wat ek doen nie. Ware aanbidding is hoe ek God volg. As die Here sê gaan links, gaan ek links. Hy sê gaan regs, gaan ek regs. Dis ware aanbidding. So met ander woorde, ek dink Marius het nou die oggend so 'n boodskap gepreek oor aanbidding wat nie gepaard gaan met musiek nie, wat nie gepaard gaan met wat ook al nie. Dit gaan gepaard met gehoorsaamheid aan die Here. So as jy waarlik God wil aanbid, raak gehoorsaam aan die Here. En wat sê God vir my en vir jou? Gaan maak disippels van alle nasies. Dis ons opdrag. Hoe doen ons dit? Tini bring nou nog 'n boks Bybels aan, is net so 'n massive boks Bybels. Hoeveel was daar in, Tini? 20 Bybels en hy het 'n pragtige kaartjie op die buitekant gesit van hoe jy hierdie Bybel moet lees en aan die binnekant 'n dingetjie gesit en toe hy boks by dink ek wonder, want hy sê hy wil graag hierdie goed by kinders uitkry. Wat die Bybels het nie. En dis Afrikaanse Bybel, so ons het die goed daar uitgepak en hier lê enetjie, hier's hy. En jy het nou nog gesê 3 of 4 oor. My dogter het nou nie ingehardloop. Net so voor die geleentheid. Toe sê sy, kan ek een van hierdie Bybels vat? Sy het hom vir iemand gegee wat nie 'n Bybel het nie. Kleines het nou 'n Bybel gevat en vir 'n maatjie by die skool gegee wat nie 'n Bybel het nie. Ek het vanoggend 4 Bybels saam met my gevat om vir daai kinders te gee van daai gesin se ma wat dood is wat nie Bybels het nie. So, dis 'n manier. Dis nie die enigste manier nie, maar dis 'n manier. En dis hoe dit vir hom maklik is om dit te doen, maar hy doen iets. Ek kom met 'n ou sit. Ek het Vrydag seker 3 oproepe uit Britsheid gehad van daai pastoor wat met sy leierskap begin werk het op hierdie goed wat hy leer. En dan
hak hy vas by 'n skrif en dan wat doen hy? En sê, hoorie, ek is nou jammer, dis nou Vrydag aand, maar ek moet nou eers hierdie ding uitsort in my hart. Wat staan presies hier? Dis my gift. Verstaan jy? So as ek hom kan kry om goed te verstaan en te mobiliseer, dan kan hy mos ander mense mobiliseer en dis wat ons moet doen. In jou eie gawe, in jou eie talent, waar jy werk, waar jy gaan, maak volgelinge vir Jesus. Dis nie 'n formele 1 2 3 tot 7 stappe nie. Wees 'n vriend vir daai ou, bou 'n brug van vriendskap tussen jou en hierdie mense. Getuig wat die Here vir jou doen elke dag. Jy het eintlik elke naweek 'n getuienis, man. Getuig wat die Here vir jou doen. En die oomblik wanneer ons dit begin doen, dan begin mense sien, ek kan met so 'n persoon praat en wanneer hulle probleme het, dan kom hulle, bereik hulle. Paar jaar terug het ek vir Bef gesê, want sy kom met een of ander die netbal speel die ding uit die kinders speel of wat ek weet nooit of dit netbal of wat is 'n ander een. Is dit netbal? Sy het hulle afgerig. Ek weet nie of sy klere gehad het in haar dae nie, maar sy kan hulle afrig. En toe sê ek, hoor jy gaan doen dit. Dis 'n goeie manier om 'n klomp kinders te bereik en nou sê 'n klomp kinders hier by mekaar en sy bereik hulle julle en sy verstaan julle, dis wat ons moet doen. Na sy, en dis kinders so. So Tini, ek weet nie waar gaan jy jou geld kry, maar lyk my jy gaan nog 20 moet koop. Okay, so, maar dit is die manier. So doen net iewerster iets, sit 'n blaadjie daar neer en iewerster gaan iemand daai blaadjie vat en kyk. Iemand stap nou die dag in by Anton in sy kantoor, eintlik 'n man en vrou, hulle is al in die 70, maar hulle sit met huweliksprobleme. En hulle bel by ons na die kantoor en sê, "Hoor, is daar iemand by julle wat huweliksberading kan doen?" En Christa kom en sy sê, "Hoor hierso, wil jy die mense sien?" Ek sê, "Nee, hierdie is een van daai. Pas hulle aan." Hoekom? Want hierdie ouens wat nou hier by my gaan oorneem, wat hier by my gaan agterbly, hulle moet ons nou self leer om hierdie goedes bietjie te doen. So vat so jou boef is joune. Okay. Pas dit aan. Maar ek het nie geweet wie is die mense nie. En ek vra vir haar, sy vra vir hulle waar kom hulle vandaan? Nee, hulle is van die NG gemeente langs aan. Ek sê, "Wat?" Ek sê, "Daai vrou, daai dominee vrou het 'n flippend sielkundige doktorsgraad. Hoe pos hulle na ons toe?" Maar nou weet ek nie geskiedenis, miskien het hulle al 20 keer gehelp en hulle wil nie gehelp word nie en nou op die ou en is hulle raad op, nou kom hulle by ons uit. Nou, is ook alright. Help hulle maar. Verstaan jy? En Anton is nou besig met hulle. En op die tafel het daar een van die bou sy huisboekies. En hy kom dan, hy sê, "Wat se boekie is dit hierdie?" Die oom. Hy sê, "Nee, dit is 'n reeks op die koninkryk." En hy vat die boek en hy sit hom sommer in sy Bybel neer. Anton sê, nee, jy kan nie daai boekie vat nie. Daai is my handtekening, daai is my persoonlike boekie. Ek sê jou aan nie ingee. Mense sien goed. Hoe weet jy? Hy lees hy ding en dit bereik hom. Dis hoekom ek hierdie ou wat hier sit en boek lees, ek gaan vir hom 'n lekker boek gee om te lees. Ek moet nou net dit gaan doen. En dan van tyd net my beerings bymekaar kan die goed print want dit is nogal 'n jobbie. En dit vir hom opmaak en 'n leer en vir hom sê, "Okay, hierso is dit." En dan sal ek my nommer vir hom gee en kan hy my nou maar bel. Ek dink my nommer staan agter op hierdie goed. As hy met my wil praat. So, gebruik enige manier julle. Wie is jy? Maar doen net iets. Gesalig is hulle, gelukkig is, geseënd is hulle. Dit wys ons dat 'n koninkrykslewe 'n ware geluk sal bring, maar dit is ongetwyfeld so dat dit nie sonder 'n prys sal gebeur nie. Jy betaal 'n prys vir dit. Paulus sê, koop die tyd uit. Okay? Klop en vir jou sal oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Hy begin eintlik, hy sê, bid en vir jou sal gegee word. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Nou kan jy sien, bid, klop, soek. Miskien is dit andersom. Ek weet nie wat bid, soek, klop is nie. Is dit? Okay, maar daar's 3 goed. Maar jy sal sien daar's 'n intensiteitstoename. Jy vra eers en is jou gebed nou nie beantwoord nie, dan raak jy bietjie meer desperaat. Nou begin jy soek, ja. Okay. Hoe maak jy as jy jou sleutels by die huis weggesit het? Ek kom nou by die huis, ek sê, hoor hierso, waar is die sleutel van die kerk? Ek vra vir die kinders, en skien hom nie, waar lê altyd by altyd is. Nee, mamma het hom gehad. Ek roep vir Christel, sy is al besig met goed. Hoorie, waar is die kerk se sleutel?
Nee, wag, ek 'n bietjie. O, hy's in my baadjie se sak. Ek sê, "Waar is jou baadjie?" "Dis in die kas." Nou as ons daai ding 2 weke later gesoek het, waar sou ek hy sleutel gekry het? Ek sal hom gesoek het, julle. Okay. So want sy het iemand hom van geweet, sy het die gesluitende ding in haar sak gesit om nou onder te loop en nou vergeet om daar uit te haal. So dit gebeur in 'n ou se lewe. Nou as jy in die begin jou sleutels ewe neersit op jou selfoon. Het julle nie my foon gesien nie? Of het jy nou nie my sleutel my kar se sleutel gesien nie? Wie van julle ken daai ene? Die huis se sleutel, is dit John wat hom weggooi? Nee. Ja, maar die kinders doen dit altyd. Ja, dis irriterend. So nou jy vra jy het iemand dit nie gesien nie. Nou naderhand kry jy nie die ding nie, wat begin jy nou doen? Nou begin jy hom soek. Okay, nou naderhand soek jy nie alleen nie, jy mobiliseer almal om te soek. Okay, dis so daai dag toe die Mercedes se sleutel weggeraak het en die hond hom in die tuin gaan wegsteek het. So nou soek jy en jy soek. Naderhand raak ek desperaat, nou begin jy klop. Jy slaan by die hemelse deur en sê, Here, jy moet asseblief nou oopmaak. Ek kan nie langer so aangaan nie. Okay. In daai tyd het ek met al die 6de dag toe kry ek nie daai kar se sleutel en toe gaan ek na die Here toe en ons begin saam bid. Ons vat hande en ons begin saam bid. Dis Here, hierdie sleutel kan nie, kan nie weg, hy's iewerster. Wys ons net waar is hy? En daai selfde dag loop ons in die tuin. Nie ons nie, Sionay. En jy sien sy iets blink tussen die plante. En die haal hom uit. Toe die sleutel al begin roes van al die reën en die goed wat daai reën geval het. En ek vat daai sleutel en druk hom, dan gaan die Mercedes. Werk hy. Daai sleutel was R6,000 julle. So daar die Here ons geantwoord. Vroeger jaar het ek so 911 Porsche gery. Dis nou my jare toe ek nog jonk en mooi was. Ek het 'n restaurant aan Sunnyside gehad en toe ek die restaurant hanteer en ek was by LNR gewees, ons navorsing daar gedoen en ek ry van daar af gaan ek Menlyn toe. Om goed te gaan koop. Ek kan nie onthou wat, maar ek ry toe so met my eie kar. En toe ek hier oor die iewerster op hierdie snelweg hier oor die brug gaan waar die N4 onder deur die pad gaan toe voel ek net toe ek terug sit, voel ek my kar het nie ratte nie. Toe voel ek die ratte is weg. En ek kom agter iets het gebreek, iets is af hier. En ek draai so gou as ek kan om en ek is in 3de rad omtrent die ding het baie krag gehad en ek ry hom so in 3de rad terug tot by die kantoor en ek stop by die kantoor en ek sê ek weet ons lig die dinge op. Ek sit hom eintlik daar op die ramp en ek kyk onder ding en ek sien daar 'n link afgebreek van die radkas af. 'n Stuk van die radkas het uitgebreek met die link en hy het iewers te verloor, hy's weg. Nou moet jy weet, dis van waar Rodeplaat Dam se ingang is tot ek het hom gevoel op die brug tot hier by die N4 op daai pad. Nou hy kan nou enige plek daar verstaan want ek het dit agtergekom toe ek op die N4 daar oor gaan. Nou sê ek vir daai ouens, hoor hierdie ding is weg. Maar nou besef ek kan nie as daai stuk van die rad, ek kan nog die link vervang. Maar daai stuk van die radkas wat uitgebreek het, waar gaan ek daai ding kry? Ek gaan 'n ander radkas housing moet koop om dit te kan doen. Daai ding gaan my R3000 kos. Eers nou is ek benoud. En ek begin bid en ek begin bid en ek begin bid. En nou lag die ouens vir my. Hulle sê man jy bid vir nie, waar gaan jy daai ding kry? Ek sê ek gaan die Here vertrou om daai ding vir my te gee. Nou bid ek en ek bid daai hele dag want ek het die oggend al gery, ek bid daai hele dag. Ek vat naderhand 'n kar. Ek sê vir die ouens, ek gaan daai ding nou haal. Jesus nou lag hulle. Dis haar teetyd, nou lag hulle vir my. Hulle sê ag man, waar gaan jy die ding soek? Ek sê ek weet nie. Ek vra nou, ek gaan die Here vra om met my help. Nou spot hulle met my geloof. En ek ry. Weet jy, en ek ry tot waar ek agtergekom het dinge stikken. En ek stop daar. Dood. Ek gaan trek van die pad af en ek staan op die geel lyn en ek sit die hazards van die kar aan. En ek klim uit. Ek sê Here, nou is ek hier op die highway. Ek is eintlik op die brug. Waar gaan ek hierdie ding nou kry? Nou sê ek vir die Here, waar kry ek nou hierdie ding? Ek het dit hier gevoel. Daar's nie 'n manier. Nou loop ek op en af. Ek loop op en af daar waar ek hom gevoel het, waar ek hom die eerste keer agterkom het, hy's weg. Ek kry nie die ding nie, hy's gone. Hy's weg. Jesus, nou hoor ek net hoe lag hierdie ouens. Nou sien ek hulle al daar. Ek het jou gesê, ek het jou gesê, ek het jou sê ek, Here. Ek kan nie vandag hier uitstap en sê jy het my nie gehelp nie. Jy moet my asseblief help. Waar lê hierdie ding? Weet jy, ek hoor die stem van die Here sê vir my, loop 50 tree terug van waar jy gedink het dit gebeur het. Want toe staan ek omtrent al 50 tree aan die ander kant. En ek loop tot 50 tree aan die ander kant die brug. Toe ek die 50ste tree trap, sien ek hier lê die ding. En ek vat hom en ek tel hom op.
So baie bly ek gekry. Olie of the knot. Stap al by Ellen in die kantoor in. Toe sit nou ook al 'n ruk wat verby is nie. Sit al die ouens hier by mekaar en ja, ek het jou gesê ek gaan hom nie kry nie. En ek sê ek het julle gesê die Here antwoord gebed. Eers my hoor stil is dit. Stil. God antwoord gebed. Hy help ons julle. So funksioneer binne die krag en daai dag was ek so gelukkig soos 'n vark in Palestina. Want die Here het my 'n groot klomp geld gespaar om daai ding reg te maak. So dit bring ons by die vraag, hoe lyk 'n lewe in die koninkryk van God? Salig is hulle. Hoe dat sê Johannes 8 vers 31. As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. 2 Korintiërs 13 vers 5. Ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef. Paulus vermaan ons hier om seker te maak of ons lewe na ons bekering van ons bekering getuig. Met ander woorde, getuig jou lewe na jou bekering van 'n bekeerde lewe. Of wat sien die mense? Is jy sout van die aarde, lig van die wêreld? Wat sien hulle? Paulus vermaan ons hier om seker te maak of ons lewe na ons bekering van ons bekering getuig. So baie mense kom tot bekering en bly daar vassteek. Julle, ek dink nou aan daai wat ek nou net vir julle gesê het waar ons bid en dan sê die ou pastoor vir my, hoorie, want ek het vasgesteek by waar ek gebly het. Ek het die hele tyd gevoel ek moet hierdie sonde bely, maar ek het al 100 keer bely, maar ek kom nie uit daai sonde uit nie. Ek breek nie met die sonde nie. Breek met die sonde. Raak skoon, come clean. So breek met die goed wat 'n ou pla. Hulle vorder nooit tot op die vlak waar hulle geestelike groei vir die wêreld rondom hulle sigbaar is nie. En nou is daar 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê die duiwel onder die een arm en die Bybel onder die ander arm. Dit is wanneer mense iemand sien wat sê ek is bekeerd, maar hulle lewe getuig nie van bekering nie. En dan preek jy ook nog vir almal om te bekeer. Okay, maar sy eie lewe val uitmekaar uit. In die natuurlike lewe word geen baba ooit gebore om 'n baba te bly nie. Ek is bly daaroor, hoor. Om doeke om te ruil is nie 'n nice jobbie nie. Net soos elke baba bestem is om tot volwassenheid te groei, so is dit ook God se wil dat elke baba Christen tot volwassenheid moet groei. Ek skryf aan julle kinders omdat jou sonde vergewe is. Ek skryf aan julle jong man omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle vaders omdat julle God ken. Jy moet daai pad loop. Jy moet by 'n Vader in die Here uitkom. Jy moet jongmanskap verbygaan en daai is nie ouderdomsgewys nie, daai gaan oor autoriteit in jou lewe wat ontwikkel van kindfase af tot volwasse fase in die Here. Wat sê Matteus 1 vers 5 vers 1? Toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim. En nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is hulle. Nou ons kan seker Lukas 6 vers 17 tot 20 ook lees, as iemand dit gou wil lees. Kom ons kyk of ek hom vanaand hier kan kry, Lukas 6 vers 17 tot 20. Dit is dieselfde parallelle skrif, maar net om vir jou te wys wat daar staan. Lukas 6 vers 17 tot 20. Die tafel vir my buig 'n bietjie. En hy het met hulle afgeklim en op 'n gelykplek gaan staan en hy het met hulle afgeklim. Waarvan af afgeklim? Van die berg af. En op 'n gelykplek gaan staan en daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk en die hele Judea en Jerusalem en kusstreek van Tyrus en Sidon af, wat gekom het om hom te hoor en van hulle kwale genees te word, en die wat gekwel was deur onreine geeste is ook genees. En die hele skare het probeer om aan hom te raak. Hoekom? Omdat krag van hom uitgegaan het en hy het almal gesond gemaak. Toe slaan hy sy oë op oor sy disippels en sê, salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Nou wat ek hier vir jou wil leer is, kan julle sien daar's 3 groeperinge van mense daar op die berg. Jesus kom van bo af met sy disippels, hy gaan staan op 'n gelykerige plek. Hy's nog steeds op die berg, want op 'n ander plek sê hy was op die berg. Maar daar's 'n plek vir mense om te staan. Nou sê hy, en daar was 'n skare van sy disippels
en 'n groot menigte van die volk en die 12 apostels. Dis wat jy sien daar. Nou wat is die verskil tussen 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk? Wat is die verskil? Die volk is samelopers. Dis ouens wat gehoor het, maar nog nie 'n keuse gemaak het nie. Hulle hoor die gerug aangaande Jesus en kom, maar hulle het nog nie 'n besluit geneem nie. 'n Disipel is iemand wat begin volg het, kan jy sien. En dan kry jy die 12 apostels wat sy vertrouelinge is. Dis hulle wat alles al prysgegee het, wat alles gelos het. So dit is die 3 groeperinge van mense wat jy altyd sal hê binne die konteks van die koninkryk van God. Dis opvallend dat Jesus na sy disippels opkyk terwyl hy met hulle begin praat. Die Bybel sê net dat sy disippels gekyk. Daar staan nie die skare, maar hier's 'n fokus. Hy kyk na sy volgelinge want hy wil hulle wat reeds besluit het om te volg, hy wil 'n boodskap in hulle harte kry. So wat sê hy vir hulle nou? Hy sê hy praat met hulle oor die karaktereienskappe van 'n persoon wat hom tot God se koninkryk verbind het. Wat hulle moet doen. Omdat hulle reeds tot die koninkryk toegetree het en hulle reeds alles verlaat het om hom te volg. So nou kyk die Here Jesus na sy volgelinge, hierdie ouens wat klaar 'n besluit geneem het en hy sê vir hulle: doen dit. Dis julle volgende stap, sodat julle die gerug aangaande julle ook versprei kan word, sodat die koninkryk in julle lewe kan 'n werklikheid word. Alhoewel Jesus hom op sy volgelinge toespits, bring hy hierdie lering sodat die ander mense wat gekom het om na hom te luister ook die boodskap kan hoor. Hy leer hulle nie in die geheim nie, maar in die openbaar, om sodoende ook die selfregverdigende skrifgeleerdes en fariseërs aan te spreek. Tydens Jesus se aardse bediening het die skrifgeleerdes en fariseërs 'n klaar uitgewerkte leefwyse ontwikkel. En dit moet julle verstaan, binne die godsdienstige kultuur van die Jodendom het hulle vir hulle self 'n stelsel uitgewerk van hoe 'n lewe van geregtigheid in hulle oë behoort te lyk. Maar hulle het die pot misgesit. Okay, want Jesus sien 'n klomp ding en hy haal dit in hierdie skrifte, gaan hy dit aanhaal, gaan dit vir jou wys waar hy hulle heeltyd aanvat. Want sy hele bergrede spreek hy heeltyd hierdie valse leringe aan, hierdie valse waardesisteme aan, om hierdie klomp fariseërs en skrifgeleerdes reguit te trek. Tydens Jesus se aardse bediening het die skrifgeleerdes en fariseërs 'n klaar uitgewerkte leefwyse ontwikkel wat hulle as die regte lewe beskou het. In hierdie raamwerk het hulle 'n etiese leefkode ontwikkel gebaseer op werke en uiteindelik godsdienstpleging. Ja, okay, dis 'n snaakse woord. Wat hulle as regverdig beskou het. Met ander woorde, hulle het 'n godsdienstige leefwyse geleef wat nie noodwendig 'n geestelike leefwyse was nie, en dit was gebaseer op werke. Goed wat hulle gedoen het om deur mense gesien te word, en daardeur het hulle gedink hulle word geregverdig, maar hulle het nie 'n verhouding met God gehad nie. Okay. En dit is wat die Here Jesus die hele tyd aanspreek hierso. So kyk nou mooi. Ons sien in Matteus 5:20 dat Jesus reg van die begin af hierdie valse geregtigheid van die Jode aanspreek. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle, wat is die volgende woord? Nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Nou julle, nou is daar 'n lering wat praat van die koninkryk van God, verskil van die koninkryk van die hemele, en hulle sê dis 2 verskillende plekke, dis 2 verskillende boodskappe. Dis nie waar nie. Wat hier gebeur is, Matteus se gehoor is die Hebreërs, hy skryf tot die Jode, en hulle mag nie die woord God gebruik nie. So daarom praat hy van die koninkryk van die hemele. Maar Lukas skryf in sy parallelle gedeelte van hierdie selfde skrif, praat hy van die koninkryk van God. So moenie laat 'n ou jou daai pompoen rol nie, want dis nie die waarheid nie, dis 'n valse lering. So daar is die koninkryk van God is God se heerskappy in die hemele sowel as op die aarde, want dit sê die Onse Vader gebed van ons. Laat die koninkryk kom, soos dit in die hemel is, net so ook op die aarde. Dis die boodskap van die koninkryk. So wat is die koninkryk? Sy heerskappy. Okay. So daar's nie 'n koninkryk van die hemele en 'n koninkryk van God nie. Want dit is nie waar, dis dieselfde ding, dis dieselfde plek, dis dieselfde ruimte, dis God se heerskappy.
Dit wys nie net na 'n plek nie. Vir baie mense is die koninkryk van die hemele. Dit is so. Maar die koninkryk van God en die koninkryk van die hemel is God se heerskappy nou en dan. Dis nou in my lewe sigbaar en dit sal eendag in sy volheid in my lewe sigbaar wees as ek volhard tot die einde toe. OK. So die mense moet dit weet. Want ek sê dit vir julle, as julle geregtigheid nie oorvloediger is, met wie vergelyk hy dit nie? Met die skrifgeleerdes en die fariseërs. En nou mense nou nogal dink dat wat se ding is 'n skrifgeleerde? Is iemand wat die Ou Testament geken het, hulle die Pentateeg, hulle die profete en die Moses boeke geken. Yes. Maar iewerster val hulle die bus uit. Volgens Jesus hier. OK? So hier's 'n fariseer is iemand wat streng volgens die wette gelewe het. Paulus sê ek was 'n fariseer bo alle fariseërs, so hy het dit streng gevolg. Hy sê as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Jesus toon hiermee duidelik aan dat die sentrale tema van 'n lewe in die koninkryk van God ware geregtigheid is. En julle, wat is die boodskap van Abraham? Geregtigheid deur geloof. Daai geregtigheid het nie gekom deur die besnydenis nie. Dit het gekom deur geloof. Sy geloof is om tot geregtigheid gereken, nie die besnydenis nie. Die besnydenis was die teken wat God aan hom gegee het dat hy die verbondskind na vore sal bring vanuit sy lendene, die Christus. Dis hoekom hy aan die besnydenis, dis hoekom hy dit gedoen het aan die liggaamsdele, die besnydenis toegepas het, om 'n bewys te lewer dat sy verbond sal standhou tot in ewigheid. Al sou Abraham hoeveel twyfel of wat ook al, sal daai verbond hom altyd herinner van die besnydenis. OK, in Christus Jesus. Met hierdie stelling in vers 20 sê Jesus letterlik dat 'n karakter van geregtigheid 'n vereiste vir sy kinders is. Met ander woorde, jy moet 'n karakter ontwikkel van geregtigheid. Ons kan nooit in God se koninkryk ingaan sonder ware geregtigheid nie en daarsonder sal ons ook nie in God se koninkryk kan leef nie. Jy kort geregtigheid om in te gaan en jy kort geregtigheid om daar te leef. Met ander woorde, wat is geregtigheid? Om God se dinge op God se manier te doen. Nie op ons manier nie, op God se manier. Geregtigheid is righteousness, is the right standing before God, getuig van my lewe van 'n God tipe lewe. In my karakter die vraag is my karakter 'n weerspieëling van God se karakter? So wanneer mense om my gesin, wêreld om my na my kyk, sien hulle die karakter van Jesus. Of wat sien hulle? 'n karakter van veroordeling, 'n karakter van vrees, 'n karakter van trakmonieagtigheid, 'n karakter van luigheid. Wat sien hulle? Wat sien hulle as hulle na my kyk? Sien hulle Christus se liefde, 'n karakter van liefde? Sien hulle Christus se karakter van waarheid? Getuig my lewe van 'n God tipe karakter. Is my karakter 'n weerspieëling van God se karakter? Hebreërs 12:14. Ek wil afsluit daarmee vir vanaand. Jaag die vrede na en die heiligmaking waarsonder. Wat beteken daai skrif in sy woorde wat dit daar staan? Julle, as ek daai skrif nie glo, moet ek dit uittipiks. Ek het tipiks hier in my kantoor, net vir sies dit wil hê. OK. Heiligmaking is 'n vereiste. Hoekom? Word heilig, want God is heilig. So, ons kan nie sê, hoorie, ek word gered en ek bly net waar ek is nie. Dis nie God se plan nie. Hoekom het hy jou dan uitgehaal om jou daar te los? Nou kom ons vra vir jou so 'n vraag. As jy net jou kind, julle wat nou kinders groot gemaak het julle agtergekom seentjies kan nog op 'n partykeer lekker in modder speel? Is dit so of is dit nie so nie? Ek weet net vandag se kinders speel met selfone, hulle speel nie meer in modder soos ons nie. Maar nou haal jy hom uit die modder uit. Gaan jy hom net so in die bed sit? Jy gaan hom bad.
Julle, ons het foto's van waar my kinders en die 3 neefies ons op die plaas of die klomp neefies aan te laat op die plaas speel. Julle, hulle is so vuil, jy kan nie omtrent nie met 'n tang aan hulle vat nie. En wat doen die mammas? Hulle prop hulle almal in een bad. En dan jol hulle daar verder. Maar so terwyl hulle speel, word hulle skoon. Die water word al hoe breiner. Jy gaan mos nie jou kind uit die modder uithaal om daar los nie. En wat doen die ma as daai kind nou lekker nagkleertjies aangetrek het en hy's nou skoon en hy karring nou weer die buitekant, hy gaan nou weer verder in die modder speel. Sy gaan van wiks. OK? Sy gaan hom warm maak op 'n plek wat hy nie warm gemaak wil word nie. Sy gaan hom raas. Sy gaan hom 'n paar klappe gee. Want dit is nie nou die tyd nie. Jy kan môre weer gaan speel. So met ander woorde, God kom en hy haal my uit die moddersluik uit. Dan sê ek, hoor jy, ek kan maar in die moddersluik bly. Ek wil nie al bly nie, julle. Ek wil nie wees wat ek was nie. Ek wil word wat God wil hê ek moet wees. Is ek daar? Nee. Paulus sê reguit, hy sê ek, nie asof ek dit al verkry het nie, maar ek jaag daarna. En ek en jy gaan dit nooit verkry nie. Elke dag is God besig in my lewe om goed in my lewe te verander en hy vorm ons en hy maak ons en daarom gaan ons baie keer deur moeilike tye en sit ons bietjie in 'n drukgang en ek het in hierdie week wat verby is vir iemand gesê, weet jy's 'n Brahmaan man. Jy wil die hele tyd uit die drukgang uitspring. Jy kort 'n kopklem en dis waar die Here jou baie keer wil hê, net om met jou te kan praat en sê, hoor jy is my kind. Moenie so wild wees nie. Raak net 'n bietjie stil dat ek met jou kan werk. Gee my 'n kans in jou lewe. So, luister mooi. Die Here Jesus sê hierso, wees heilig want ek is heilig. Titus 1:16. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. In Christus het ons nuut geword. En daarom kan ons lewens nie onveranderd bly nie. Paulus sê in 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is, wat is hy? Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Jy kan nie by jou ou lewe vashou nie. Jy mag nie. Jy moet voortgaan. En dis 'n progressiewe proses na die volmaaktheid. Nou is ons terug by daai skrif in Hebreërs. Die 6de hoofstuk. Jy kan nie bly by die begin nie, maar jy moet voortgaan. Koppel jou aan die proses. Hoe doen ek dit? Deur God voluit te dien, bid, Bybel lees, deel te raak van die gemeenskap van die heiliges. Jy's nie op 'n berg alleen nie. Raak 'n deel van God se koninkryk. Begin vir God werk waar jy is, waar jy werk, met wie jy deel. Praat met mense in die liefde van Jesus. Nou wat jy doen is jy saai net 'n saad, jy gaan agterkom die ou is oop of hy's nie oop nie. En as die ou se toe is soos 'n boek, gaan maar terug. OK. Want party mense is toe hoor. Nie so toe nie. Nie toe. OK. So mag die Here ons help. Volgende week gaan ons gelukkig sal jy wees. Ons gaan die volgende deel van daai sinnetjie vat. En dan gaan ons dit klaarmaak en ek sal sien ek sal maar 'n nuwe boekie druk indien ons dalk vandag daardeur werk wat ek nie glo ons gaan nie, maar kom ons kyk maar. Alraai, kom ons sluit net af en dan drink ons koffie en dan gaan ons huis toe. Vader, dankie vir u goedheid en guns. En Here, ons wil vanaand vir u sê ons wil gelukkig wees. En geluk, Here, het voorwaardes. En daardie voorwaardes is geregtigheid. En ek wil vanaand bid, Here, help ons om ware geluk te vind in Christus. Want u is die waarheid, u is die woord, u is die lewe. Here, gee ons genade in hierdie week wat voorlê om vas te hou en vas te hou, Hemelse Vader, aan u woord en u woord te bestudeer en te lees en net tyd met u te spandeer. Dra u ons deur. Here, ek wil bid dat u hierdie gemeente sal sien, dat u sal byvoeg die wat u gered wil hê. Dat u, Hemelse Vader, hierdie koninkrykswoord sal laat vloei, dat ons konstant, Hemelse Vader, sommer met verskillende aanbieders, Here, mentors sal hê wat mense deur die disippelskap skool kan vat. Help ons daarmee in Jesus se magtige naam. Ons eer en ons loof en ons aanbid. Here, verdaag ons in die liefde en laat elkeen veilig by hulle huise kom. Bewaar ons almal vanaand, Here, in waar ons woon, in ons huise, Here, bewaar ons erwe, bewaar u, Hemelse Vader, ons grenslyne. Sluit ons in van alle kante en lê u hand op ons. Ek vra dit, Here, in die naam wat ons liefhet, Jesus Christus die Here, en ek prys u daarvoor, Vader. Amen. Alraai, julle blessings vir julle en mag die Here julle seën.